Te midde van 'n multimiljoen-rand verhoor staar 'n jong ek alleen die kameras, die publiek en die vonnis in die gesig wat sy lewe kan verwoes. Skielik gaan die hofsaal-deure oop en 'n 7-jarige meisie stap in, nat van die reën en met 'n ou rugsak op haar rug. Met vaste tree kyk sy die regter aan en skreeu, hierdie sakeman is onskuldig en ek gaan dit bewys, wat almal in skok laat. Op daardie oomblik vries die hof, en wat hierdie kind op die punt staan om te onthul, sal die verloop van die saak vir altyd verander. Die wakende oë van 200 mense het elke beweging in die statige saal van die Hooggeregshof in Kaapstad gevolg. Kameras van nasionale en internasionale uitsaaiers het die geskiedkundige oomblik vasgevang. Verslaggewers het in hul mikrofone gefluister en die spanning wat in die lug gehang het, beskryf. Jan van der Merwe, 32 jaar oud, ek van Tegnologisa, een van die land se grootste tegnologiemaatskappye, het alleen aan die verdedigingstafel gesit. Sy onberispelike donkerblou pak het gekontrasteer met die diep kringe onder sy oë wat van slapelose nagte getuig het. Die saak wat die Suid-Afrikaanse finansiële mark die afgelope weke geskit het, was op die punt om verhoor te word. Jan is daarvan beskuldig dat hy 47 miljoen van die stigting Nuwe Môre, die liefdadigheidsorganisasie wat deur sy eie maatskappy gestig is, verduister het. Die staat het 'n berg van oënskynlik onweerlegbare bewyse bymekaar gemaak, bankoorplasings, getekende dokumente, elektroniese rekords. Alles het na Jan gewys. Is u seker u wil sonder regsverteenwoordiging voortgaan, meneer? Van der Merwe vra regter Elise Kriel, terwyl sy haar goue raambril verstel. Haar stem het deur die stil hofsaal weerklink. Ja, u edele, antwoord Jan met 'n ferm, maar moe stem. My regspan het 3 dae gelede onttrek en onoorbrigbare etiese konflik aangevoer. Ek verdedig liewer die waarheid alleen as om verteenwoordig te word deur mense wat nie in my onskuld glo nie. 'n Gemompel het deur die saal gegaan. Joernaliste het woes op hul selfone getik. Die jong sakeman, bekend vir sy genialiteit in programmering en sakevisie, het nou 'n media-spektakel geword. Sy ondergang het onvermydelik gelyk. Langs die staatsaanklaer, Helena Botha, het Anneliese de Villiers, finansiële direkteur van Tegnologisa en Jan se beste vriendin vir 15 jaar gesit. Geklee in 'n elegante rooi snyierspak, het haar gesig 'n mengsel van hartseer en teleurstelling uitgedruk. Agter haar het Leon Joubert, die maatskappy se vise-president, en Marius Pinaar, die direkteur, met somber uitdrukkings toegekyk. Regter Kriel was gereed om haar hamer te slaan en die verrigtinge te begin toe 'n kinderstem deur die saal weerklink. Wag! Die kristalhelder klank het soos 'n pyl deur die hof geskiet. Al die koppe het in die rigting van die groot eikehoutdeure gedraai. 'n Meisie van ongeveer 7 jaar oud het vasberade ingestap, haar rooi reënjas het gedrup van die reën wat buite geval het, en haar verslete tekkies het op die marmervloer geklap. Sy het 'n afgeleefde rugsak gedra wat te swaar vir haar klein skouers gelyk het. Die saal het in kaos uitgebars. Kameras het onmiddellik na die kind gedraai. Sekuriteitswagte het gehuiwer, onseker hoe om op te tree. Orde. Orde in die hof. Regter Kriel het haar hamer herhaaldelik geslaan terwyl die meisie met indrukwekkende vasberadenheid vir iemand so klein deur die middelgang gestap het. Sy het die gefluister en verbaasde kyke geïgnoreer en by die tafel aangekom waar Jan gesit het. Haar oë het vir 'n vlietende oomblik syne ontmoet voordat sy haar rugsak met 'n beslissende slag op die vloer laat val het. Met 'n gesig vol vuilmerke, maar oë wat van intelligensie geskitter het sy na die regter gedraai. My naam is Lientjie Nel, ek is 7 jaar oud, en ek is hier om Van der Merwe as sy regsassistent te verteenwoordig. 'n Verstomde stilte het oor die hof neergedaal voordat dit deur senuweeagtige gelag verbreek is. Aanklaer Helena Botha het verontwaardig opgestaan. U edele, dit is duidelik 'n poging tot emosionele manipulasie en kind in die hof. Dit is ontoelaatbaar. Regter Kriel het weer haar bril verstel, sigbaar ontsteld. Sekuriteit, verwyder asseblief die kind uit die saal en vind uit hoe sy daarin geslaag het om sonder die toesig van 'n verantwoordelike volwassene in te kom. Lientjie het nie beweeg toe die sekuriteitswagte nader kom nie. In plaas daarvan het sy haar verslete rugsak oopgemaak en 'n leer met dokumente uitgehaal. Artikel 119 van die Kode van Siviele Prosesreg, paragraaf 3, bepaal dat enige persoon 'n party in 'n verhoor mag bystaan, solank dit met die toestemming van daardie party en die goedkeuring van die voorsittende regter is. Lientjie het met verrassende presisie voorgedra terwyl sy deur die dokumente geblaai het. En meneer
Van der Merwe is bereid om my as assistent te aanvaar, is dit nie so nie? Jan, heeltemal oorbluf, kon net met sy kop knik. Die hele hof was weer stil, almal was betower deur die surrealistiese toneel wat afgespeel het. Hierdie meisie moet onmiddellik verwyder word, het die aanklaer aangedring. Dit is 'n sirkus. Lientjie het 'n amptelike dokument omhoog gehou. Ek het hier 'n verklaring wat deur my ouma, my wettige voog, onderteken is, wat my deelname as 'n onbetaalde assistent in hierdie spesifieke saak toelaat. Die wetgewing stel geen minimum ouderdom vir hierdie rol vas wanneer daar toestemming van die wettige voog en die bygestaande party is nie. Die regter het die aangebode dokument ondersoek, sigbaar verward oor hoe om voort te gaan. Dit was toe dat Lientjie die verklaring gemaak het wat die hof heeltemal tot stilstand gebring het. Hierdie sakeman is onskuldig en ek gaan dit bewys. Haar stem, hoewel kinderlik, het 'n gesag gedra wat selfs die mees ervare joernaliste stilgemaak het. Ek het hierdie saak vir 6 maande bestudeer. Ek ken elke dokument, elke transaksie, elke getuieverklaring. En ek weet iets wat niemand anders in hierdie saal weet nie. Die stilte was absoluut. Jan het na die meisie gekyk asof hy 'n verskyning sien. Lientjie het met 'n lae, maar ferm stem voortgegaan. Ek weet waarheen die vermiste 47 miljoen werklik gegaan het, en dit was nie in hierdie man se sak nie. Regter Kriel, steeds ongelowig, het gevra, en hoe sou 'n 7-jarige kind inligting hê wat 'n hele regspan en ondersoekspan nie kon vind nie? Lientjie se antwoord het die saal weer laat vries, want, u edele, 6 maande gelede was my ma die hoofrekenmeester by Tegnologisa. En 3 dae voordat sy 'n breinaneurysme gekry het sy my alles gegee wat ek nodig sou hê om die waarheid te bewys. Anneliese de Villiers, die finansiële direkteur, het skielik opgestaan. U edele, dit is belaglik. Lise Nel was inderdaad ons rekenmeester, maar sy het 'n gesondheidsprobleem gehad. Hierdie kind maak stories op. Ek maak niks op nie, het Lientjie teruggekap. My ma het 'n parallelle rekeningkundige stelsel in die maatskappy ontdek, die spookboek wat nagespoor het, waarheen die geld werklik gegaan het. En sy het my geleer hoe om komplekse finansiële verslae, transaksiekodes en bankidentifikasie-nommers te lees. Jan het van die meisie na Anneliese, sy jarelange vriendin, gekyk, en iets in sy blik het begin verander. 'n vonk van begrip het ontstaan. Lientjie, het hy gemompel, jou ma het nooit iets hiervan vir my genoem nie. Sy het probeer, het Lientjie geantwoord. In die week voor haar ineenstorting. Maar iemand het al die eposse en boodskappe onderskep. Sy het geweet iets slegs kon met haar gebeur en het my voorberei as 'n lewende versekeringspolis. Sy het geweet magtige mense sou haar baas blameer vir iets wat hy nie gedoen het nie. Regter Kriel, steeds huiwerig, maar geïntrigeerd, het besluit, ek sal die meisie toelaat om voor te lê wat sy weet, slegs as 'n voorlopige verklaring. Daarna sal ons besluit hoe om voort te gaan. Lientjie het haar leer oopgemaak en 'n klein ISP-toestel uitgehaal. Hier is al die bewyse. Die bedrieglike oorplasings het minder. Van der Merwe se geloofsbriewe gebruik, maar het van IP-adresse in ander stede gekom terwyl hy op openbare plekke met getuies was. Jan het stomgeslaan toegekyk terwyl Lientjie met 'n verrassende vlotheid vir haar ouderdom verduidelik het, my ma het alles gedokumenteer. Sy het opgemerk dat die skynmaatskappye wat gebruik is om die geld te was, altyd dieselfde sleutelwoord in die dokumente gebruik het, waterval. Dit onthul 'n ongelooflike arrogansie van die ware misdadigers. In die hoeke van die saal het Leon Joubert en Marius Pinaar gespanne kyke uitgeruil. Anneliese de Villiers het haar oë op Lientjie gefestig, haar gesig nou bleek onder die onberispelike grimering. U edele, het Lientjie voortgegaan, ek versoek formeel dat die hof die bewyse op hierdie toestel ondersoek en dat 'n tegniese forensiese ondersoek op die rekenaars van Tegnologisa gedoen word, spesifiek op die terminale van die finansiële direkteur, die vise-president en die direkteur van inligtingstegnologie. 'n gemompel het weer deur die saal gegaan. Jan het na Lientjie gekyk met 'n mengsel van verwarring en groeiende hoop. Ek versoek ook dat my tante, Anja van der Merwe, die beskuldigde se suster en 'n voormalige agent van die Valke, mag help met die ontleding van die bewyse as 'n onafhanklike deskundige. Jan se oë het gereg toe hy sy suster se naam hoor. Anja was maande lank afwesig en het persoonlike probleme aangevoer. Nou het hy begin verstaan wat aan die gang kon wees. Regter Kriel het, na 'n paar oomblikke van beraadslaging, aangekondig, weens die buitengewone aard van hierdie saak en die ernstige beweringe wat voorgelê is,
skort ek hierdie verhoor vir 48 uur op om die ontleding van die bewyse wat deur die assistent van die verweerder voorgelê is, toe te laat. Die ISP-toestel sal onder geregtelike bewaring gehou word en deur onafhanklike deskundiges ontleed word. Die saal het in gesprekke en kameraflitse uitgebars. Joernaliste het na al toerusting gehardloop, gretig om die eerste te wees om oor die ongewone gebeurtenis verslag te doen. Terwyl die sekuriteitswagte probeer het om orde te herstel, het Jan na Lientjie geleun. "Hoekom doen jy dit? Hoekom waag jy soveel vir my?" Lientjie het na die sakeman gekyk met oë wat veel ouer as haar 7 jaar gelyk het. "Want my ma het in jou geglo. Sy het gesê jy is 'n goeie man in 'n wêreld van wolwe. En omdat ek niks meer het om te verloor nie." Die meisie het vinnig in die rigting van Anneliese, Leon en Marius gekyk, wat intens in die hoek van die saal gesels het. "Hulle het alles van my weggeneem, behalwe die waarheid." Terwyl Jan die impak van daardie woorde verwerk het, het Lientjie haar dokumente terug in haar verslete rugsak gebêre. "In die volgende paar dae gaan baie dinge verander," het sy met 'n indrukwekkende sekerheid gesê. "Wees voorbereid. Hulle gaan probeer om my op elke moontlike manier te diskrediteer." "Waar bly jy?" het Jan gevra bekommerd. "Is daar iemand wat na jou omsien?" Lientjie het vir die eerste keer gehuiwer. "My ouma het geheueprobleme. Meeste van die tyd sorg ek vir haar. Ons kom klaar?" Voordat Jan kon antwoord, het die sekuriteitswagte nader gekom om hulle uit die hof te begelei. Buite het 'n skare verslaggewers angstig gewag. "Onthou," het Lientjie gefluister terwyl hulle deur die gang gestap het, "moenie enige iemand van die maatskappy vertrou nie. Veral nie jou naaste vriende nie." Jan het 'n rilling langs sy ruggraat gevoel. 15 jaar se vriendskap met Anneliese het soos 'n film deur sy gedagtes geflits. Was dit moontlik dat sy beste vriendin hom op so 'n manier verraai het? Dat die ryk wat hulle saam gebou het, op leuns gebaseer was? Die reën het aanhou val toe hulle die hof verlaat. Lientjie het haar rooi kappie oor haar kop getrek. Vir 'n oomblik, onder die ligte van die kameraflitse, het sy selfs kleiner en broser gelyk as wat sy reeds was. "Môre," het sy gesê, "sal alles begin sin maak." En toe, so verrassend soos sy verskyn het, het Lientjie in die skare verdwyn en Jan alleen gelaat met vrae wat alles wat hy gedink het hy van sy lewe weet, gedreig het om aan flenters te skeer. Die reën het genadeloos oor Kaapstad bly val toe Jan by sy woonstel in Adelaide-straat aankom. Die luukse duplex woonstel, met sy panoramiese uitsig oor die stad, het hom altyd met trots vervul. Daardie aand het die ligte van die metropool egter gelyk asof dit hom met beskuldigende oë dophou. Hy het sy aktetas op die leerbank neergegooi en sy das losgemaak, versmoor gevoel nie net deur die kledingstuk nie, maar deur die gebeure van die dag. Sy gedagtes kon nie alles verwerk wat in die hof gebeur het nie. 'n 7-jarige meisie wat uit die niet verskyn, regskodes aanhaal, sy direkteure van bedrog beskuldig, dit het soos die draaiboek van 'n sepie gevoel. Die telefoon het onophoudelik gelei. Joernaliste, kollegas, kennisse, almal wou weet van die geheimsinnige kind wat die verhoor onderbreek het. Jan het die antwoordmasjien die boodskappe laat neem terwyl hy vir homself 'n ruim skeet whisky geskink het. Die deurklokkie het gelei en hom laat skrik. Op die sekuriteitsmonitor het hy dadelik die gesig van Anneliese de Villiers, sy finansiële direkteur en vriendin van 15 jaar, herken. Hy het vir 'n paar oomblikke gehuiwer en Lientjie se waarskuwing onthou, moenie enige iemand van die maatskappy vertrou nie, veral nie jou naaste vriende nie. Hy het diep asem gehaal en besluit om die deur oop te maak. As Anneliese werklik skuldig was, kon hy dalk inligting by haar uitlok. "Ons moet praat," het sy gesê en sonder 'n uitnodiging ingestap. Haar onberispelike rooi snyierspak het gekontrasteer met die ontstelde uitdrukking op haar gesig. Wat die hel was dit vandag in die hof? Wie is daardie meisie? Jan het sy vriendin se oë noukeurig bestudeer, op soek na tekens van verraad agter die oënskynlike verontwaardiging. Sy is die dogter van Lidenel, ons voormalige rekenmeester. Hy het sy stem neutraal gehou en elke reaksie dopgehou. Dit het gelyk of jy haar herken het. Natuurlik het ek die van herken. Maar 'n kind wat 'n hofsaal met absurde beskuldigings binnestorm. Jan, oorweeg jy regtig wat sy gesê het? Hoekom sou ek nie? Niks anders maak meer sin in hierdie saak nie. Ek word daarvan beskuldig dat ek geld verduister het wat ek nooit aangeraak het nie, van 'n stigting wat ek geskep het om behoeftige kinders te help. Anneliese het nader gekom en haar hand op sy arm geplaas.
15 jaar gelede het hulle tegnologiese in 'n klein gehuurde kantoor begin, met meer drome as hulpbronne. Sy was met elke stap aan sy. Jan, ek weet jy is desperaat, maar om 'n kind te vertrou. Dis waansin. Laat ek jou help. Ek kan nuwe prokureurs aanstel, die bestes in die land. Hoe is Liede dood, Anneliese? Die vraag het skielik uitgekom en selfs Jan verras. Anneliese het vinnig geknip. Wat? Liede Nel. Ons rekenmeester. Hoe is sy oorlede? Jy weet hoe dit was in breinaneurysme, skielik. Dit was 'n tragedie. Anneliese het effens wegbeweeg. Hoekom vra jy dit nou? Want tot vandag toe het ek nie besef dat ek nooit die toeval bevraagteken het nie. Ons hoofrekenmeester kry 'n skielike breinaneurysme en weke later word ek van fondsverduistering beskuldig. Die telefoon het weer gelei en die gespanne oomblik verbreek. Op die beller het Jan onbekende nommer gesien. Iets het hom aangespoor om te antwoord. Jan van der Merwe, het hy geantwoord, steeds na Anneliese gekyk. Meneer van der Merwe, ek is Annelie du Toit, maatskaplike werker. Ek is saam met Lientjie Nel by die Kaapstadstasie. Sy sê u is haar regsverteenwoordiger. Ons het dringend nodig dat u haar kom haal. Andersins sal ek haar vanaand na 'n staatsskuiling moet neem. Jan het 'n benoudheid in sy bors gevoel. Ek sal binne 20 minute daar wees. Hy het die telefoon neergesit en na Anneliese gestaar. Ek moet uitgaan. Nou? Te midde van ons gesprek. Jan, dit is belangrik. Dis 'n noodgeval. Ons praat môre verder. Hy het reeds sy motorsleutels en baadjie gegryp. Dis oor die meisie, is dit nie? Anneliese het sy pad versper. Jan, jy moet rasioneel wees. Hierdie meisie word dalk gemanipuleer deur iemand wat die maatskappy wil benadeel. Het jy daaraan gedink? Vir 'n oomblik het Jan gehuiwer. Dit was 'n moontlikheid wat hy nie oorweeg het nie. Miskien het hy geantwoord en om haar gestap. Maar daar is 'n kind alleen by 'n treinstasie en ek gaan haar nie daar los nie. Toe die huispakteur toegaan en Anneliese agterlaat, kon Jan nie anders as om die uitdrukking op haar gesig op te merk nie. Dit was nie een van bekommernis nie, maar van koue berekening. 20 minute later, in die gietende reën, het Jan die besige Kaapstadstasie, die hart van die stad se spoorwegstelsel, binnengestap. Die plek was selfs op daardie uur stampvol, met haastige mense wat na 'n lang werksdag huis toe gekeer het. Naby die hekkies het hy Lientjie op 'n bankie sien sit, langs 'n middeljarige vrou met 'n maatskaplike dienskenteken. Die meisie het dieselfde deurweekte rooi reënjas aangehad, en die verslete rugsak was stewig teen haar bors vasgeklem. Lientjie, het hy geroep en nader gekom. Toe sy hom sien, het die meisie se gesig verlig met iets wat soos verligting gelyk het. Jy het regtig gekom, het sy gesê, asof sy nie regtig geglo het dit sou gebeur nie. Die maatskaplike werker het opgestaan en haar hand uitgesteek. Meneer van der Merwe, dankie dat u so vinnig gekom het. Ons het Lientjie hier op die stasie aan die slaap gevind. Sy sê haar ouma is by die huis, maar dat sy soms van haar vergeet weens geheueprobleme. Ons moet hierdie situasie ondersoek. Ja, natuurlik, het Jan geantwoord en geïmproviseer. Ek is 'n vriend van die familie. Ek kan haar huis toe neem en seker maak haar ouma is in orde. Die maatskaplike werker het hom met 'n professionele blik bestudeer, duidelik bewus van wie hy uit die nuus was. Ek verstaan dat u deur 'n moeilike tyd gaan, meneer van der Merwe. Ek moet u waarsku dat ons hierdie saak sal opvolg. As die kind se situasie riskant is, sal ons stappe moet neem. Ek verstaan volkome. Ek sal doen wat die beste is vir Lientjie. Terwyl hy 'n paar voorlopige dokumente onderteken het, het Jan opgemerk dat Lientjie die verbygaande mense fyn dophou, asof sy na spesifieke gesigte soek. Gereed om te gaan, het hy gevra nadat hy die papierwerk afgehandel het. Lientjie het geknik, maar het steeds gespanne gelyk. Eers toe hulle in die motor klim, wat naby die kathedraal geparkeer was, het sy gelyk of sy ontspan. Dankie, het sy saggies gesê. Ek het nie geweet of jy sou kom nie. Hoekom het jy my nie direk gebel nie? Ek het nie 'n selfoon nie. En sy het gehuiwer, ek is bang om openbare telefone te gebruik. Hulle kan dit naspoor. Jan het deur die trispieël na die meisie gekyk, met 'n mengsel van deernis en bekommernis. Lientjie, ons moet met jou ouma praat. Waar bly julle? Bilfille, het sy geantwoord.
Maar ons kan nie nou soontoe gaan nie. Dis nie veilig nie. Wat bedoel jy? Lientjie het haar rugsak stywer vasgedruk. Sedert ek vandag die bewyse voorgelê het, sal hulle my daar soek. My ouma is veilig, want sy het regtig geheueprobleme. Sy onthou nie veel nie, soms nie eers vir my nie. Daar is 'n versorger wat bedags by haar is. Jan het gesluk en die erns van die situasie gevoel. So, waar het jy geslaap? Op verskillende plekke. Meestal treinstasies. Ek wissel elke aand van plek. Vir hoe lank? Sedert my ma sedert sy weg is. 6 maande. Jan se hart het saamgetrek. 'n 7-jarige kind wat soos 'n voortvlugtige leef, in treinstasie slaap alles om die waarheid oor 'n korporatiewe misdaad bloot te lê. Jy kom saam met my, het hy besluit. Ek het 'n veilige woonstel in Constantia waarvan min mense weet. Jy sal vanaand daar bly en môre sal ons dit uitsorteer. Terwyl hy deur die nat strate van Kaapstad gery het, het Jan die meisie deur die trispieël dopgehou. Sy het uitgeput gelyk, maar het wakker gebly soos 'n klein wilde diertjie wat gewoond is om altyd op sy hoede te wees. Lientjie, hoe het jy al daardie regs- en finansiële inligting geleer? Hoe het jy die paragrawe van die prosesregkode geken? 'n Klein glimlaggie het op die meisie se moe gesig verskyn. My ma was baie slim. Sy het my begin leer om finansiële verslae te lees toe ek 5 was. Sy het gesê dis soos 'n speurderspelletjie om die geld te volg. Nadat sy ontdek het wat by tegnologiesa gebeur, het sy my meer spesifieke dinge begin leer. Asof sy my voorberei het. En die regsinligting. My tannie Bianca is 'n prokureur. Sy het my gehelp voordat sy na Nederland gegaan het. Dis sy wat my ouma se magtiging voorberei het wat ek in die hof voorgelê het. Lientjie het by die venster uitgekyk en die stad dopgehou. Sy moes ook die land verlaat nadat sy vrae oor my ma se ineenstorting begin vra het. Jan het 'n rilling gevoel. Die storie het al hoe donkerder geword. Môre gaan ons my suster Anja ontmoet, het hy gesê. Sy was 'n agent van die valke. As iemand ons kan help, is dit sy. Lientjie het geknik, haar oë het teen haar wil begin toeval. Die moegheid het haar uiteindelik oorwin. Toe hulle by die woonstel in Constantia aankom, het die meisie reeds vasgeslaap. Jan het dit nie oor sy hart gekry om haar wakker te maak nie. Hy het haar versigtig uit die motor na die huisbak gedra, verbaas oor hoe lig sy was. Die woonstel was onberispelik skoon, hoewel duidelik min gebruik. Jan het die eiendom as 'n belegging gekoop en dit selde besoek. Hy het Lientjie in die gastekamer neergelê, net haar deurweekte tekkies uitgetrek en haar met 'n sagte kombers bedek. Die verslete rugsak het stewig in haar arms vasgeklem gebly, selfs in haar slaap. Jan het nie probeer om dit te verwyder nie. In die sitkamer het hy seker gemaak dat al die deure en vensters gesluit is voordat hy 'n oproep gemaak het. Anja. Dis Jan, ons moet praat. Dis oor Lise Nel, die rekenmeester van die maatskappy wat 6 maande gelede 'n breinaneurisme gehad het. Ja, presies. Haar dogter het vandag by my verhoor opgedaag. Anja, ek dink ons is almal mislei. Hy het stil gebly en geluister. Môre 9 uur. Bring alles wat jy oor die saak het. En Anja, wees versigtig. Dit is groter as wat ons gedink het. Nadat hy afgesluit het, het Jan op die bank gaan sit en sy slape gevryf. Hoe kon sy tegnologieryk, wat met soveel harde werk en toewyding gebou is, in 'n slangnis verander sonder dat hy dit agtergekom het? En hoe het 'n 7-jarige kind die enigste persoon geword wat die waarheid kon blootlê? Sy foon het met 'n teksboodskap gevibreer. Dit was van Anneliese. Ons moet praat voordat jy 'n onherstelbare fout maak. Ontbyt 7 uur by my huis. Kom alleen. Jan het vir lang minute na die boodskap gekyk en gewonder. As Anneliese werklik skuldig was, soos Lientjie voorgestel het, kon die ontmoeting gevaarlik wees. Aan die ander kant was dit 'n geleentheid om inligting te bekom. Terwyl hy sy opsies oorweeg het, het nog 'n boodskap aangekom, hierdie keer van 'n onbekende nommer. Moenie enigiemand van die maatskappy vertrou nie. Ons word dopgehou. Soek die waterval leer op die hoofbediener. Toegangskode 1344-31-3. Jan het sy voorkop gefrons. Wie kon dit gestuur het? Lientjie het geslaap en die boodskap het interne kennis van die maatskappy aangedui. Was dit 'n onbekende bondgenoot? Of 'n lokval?
'n geluid uit die kamer het sy gedagtes onderbreek. Lientjie het 'n nagmerrie gehad, onverstaanbare woorde gemompel en rondgeskop. Jan het versigtig nader gegaan, sonder om haar te laat skrik. Lientjie, dis alles reg, jy is veilig hier. Die meisie het skielik haar oë oopgemaak en vir 'n oomblik met verskrikking rondgekyk, totdat sy Jan herken het. Hulle was agter my aan, het sy gefluister. Soos altyd. Niemand sal jou hier kry nie, het hy verseker en op die rand van die bed gaan sit. Hierdie plek is veilig. Lientjie het hom bestudeer met oë wat gelyk het of dit nie net sy woorde nie, maar sy siel beoordeel. Gaan ons môre jou suster ontmoet? Ja. Om 9 uur. Sy gaan ons help om te verstaan wat aangaan. Die meisie het geknik, effens verlig. Sy was my ma se vriendin. Hulle het soms in kode gepraat, koekresepte gebruik om inligting uit te ruil. Jan kon nie 'n klein glimlaggie keer nie. Dit klink soos iets wat Anja sou doen. Lientjie het haarself in die bed reggeskuif, steeds aan haar rugsak vasgeklou. Meneer van der Merwe, as dit alles verby is, wat gaan van my word? Die vraag het Jan onkant gevang. Te midde van die chaos van die saak, het hy nie aan die meisie se toekoms gedink nie. Het jy enige ander familie behalwe jou ouma? Lientjie het haar kop geskud. Net tannie Bianca, wat in Nederland is. Maar sy kan nie nou terugkom nie. Jan het 'n knop in sy keel gevoel. Wel, eers gaan ons hierdie saak oplos. Dan sal ons 'n oplossing vind. Ek beloof ek sal jou nie in die steek laat nie. 'n Klein glimlaggie het op die meisie se gesig verskyn. My ma het gesê jy is 'n goeie man. Dat jy net deur wolwe omring was, maar dit nie geweet het nie. Ek begin dink sy was reg, het Jan geantwoord en opgestaan. Probeer nog 'n bietjie slaap. Môre is 'n belangrike dag. Terug in die sitkamer het Jan ure lank die afgelope paar jaar by tegnologiese in sy gedagtes deurgegaan. As ek moes hy tekens opgemerk het. Hy moes meer vrae gevra het, meer ondersoek ingestel het. Nou het 'n 7-jarige kind die gevaar in die gesig gestaar om foute reg te stel wat volwassenes gemaak het. Sy foon het weer gelei. Leon Joubert, die vice-president van die maatskappy. Jan het dit na die stempos laat gaan. Sekondes later het Marius Pinaar, die direkteur, ook gebel. Die wolwe was rusteloos. Een ding was seker, môre, wanneer hulle Anja ontmoet, sou die eerste stap wees om toegang tot die hoofbediener van Tegnologiesa te kry en die geheimsinnige waterval leer te vind. Die toegangskode wat deur die anonieme bron gestuur is, 1344-31-3, het soos 'n boodskap op sigself gelyk. Die waarheid wen. Jan het na die deur van die kamer gekyk waar Lientjie geslaap het en 'n stille belofte aan die nagedagtenis van Lise Nel gemaak. Die waarheid sou inderdaad wen, maak nie saak wie dit probeer toesmeer nie. Die sonsopkoms in Kaapstad het daardie eienaardige goue lig gebring wat vir 'n paar minute selfs die grysste beton in iets amper magies verander. Jan, wat nie kon slaap nie, het die stad sien wakker word vanaf die balkon van die woonstel in Constantia. Om 6:30 het sy foon gevibreer met 'n boodskap van Anneliese, ek wag. Die koffie is gereed. Hy het gedurende die nag besluit, hy sou nie na die ontmoeting gaan nie. Dit was te riskant. In plaas daarvan sou hy daarop fokus om Anja te vind en uit te vind wat in die geheimsinnige waterval leer was. Hy het 'n kort antwoord getik, 'n dringende afspraak het opgekom. Ons praat later. Anneliese se antwoord het onmiddellik gekom, moenie daardie fout maak nie, Jan, ek kan jou nog help. Jan het die foon afgeskakel sonder om te antwoord. Toe hy omdraai, vind hy Lientjie by die balkon deur, besig om hom dop te hou met daardie oë wat gelyk het of dit die gewig van die wêreld dra. Goeiemôre, het hy gesê en probeer lig klink. Lekker geslaap. Beter as die afgelope paar weke, het sy met verrassende opregtheid geantwoord. Sy het dieselfde klere as die vorige dag aangetree en haar breinhare was deurmekaar. Tog was daar iets aan haar wat 'n ongewone waardigheid vir so 'n klein kind uitgestraal het. Is jy honger? Ons kan ontbyt maak voordat ons my suster ontmoet. Lientjie het skaam geknik. Ek kan help. In die onberispelike en min gebruikte kombuis het Jan ontdek dat sy kulinaire talente beperk was. Lientjie, aan die ander kant, het met verrassende gemak beweeg, gereedskap gevind en 'n eenvoudige ete van roereier en roosterbrood voorberei. Ek het leer kook toe mamma baie ure begin werk het sy verduidelik toe sy Jan se verbaasde blik opmerk.
Sy het gesê ons moet onafhanklik van mekaar wees, want ons weet nooit wat kan gebeur nie. Jou ma klink na 'n baie slim vrou, het Jan opgemerk en weer daardie steek van skuldgevoel gevoel, omdat hy sy rekenmeester nie beter geken het nie. Sy was briljant, het Lientjie met duidelike trots geantwoord. Sy kon na syfers kyk en patrone sien wat niemand anders gesien het nie. Soos versteekte sterrebeelde. Terwyl hulle geëet het, het Jan die meisie met groeiende bewondering dopgehou. Hoe kon iemand so jonk soveel veerkragtigheid toon te midde van sulke verwoestende omstandighede? Lientjie, het hy begin en sy woorde versigtig gekies, wat presies het jou ma in die maatskappy ontdek. Die meisie het haar vurk neergesit, haar gesig het 'n ernstige uitdrukking aangeneem. 'n Parallelle rekeningkundige stelsel. Spookrekeninge in belastingparadys. Geld van die stigting Nuwe Môre wat deur skynmaatskappye herlei word. Sy het die komplekse terme opgesê met die natuurlikheid van 'n kind wat oor haar gunsteling tekenprent praat. Dit het alles ongeveer 5 jaar gelede begin, toe die stigting gestig is. Hulle het jou geloofsbriewe gebruik om die oorplasings te magtig, maar jy het nooit van iets geweet nie. Jan het 'n koue rilling gevoel. 5 jaar gelede. Juist toe tegnologiese 'n krag in die Latyns-Amerikaanse tegnologiemark geword het. Toe internasionale beleggings begin inkom het. Wie is hulle, Lientjie? Anneliese de Villiers, Leon Joubert en Marius Pinaar. Die goue trio, soos my ma hulle genoem het. Sy beste vriende. Sy sakevennote. Die mense met wie hy die maatskappy van die begin af gebou het. Die verraad was byna ondraaglik. Hoekom sou hulle dit doen? Lientjie het haar skouers opgetrek en vreemd volwasse gebaar. Geld? Mag? Mamma het gedink Anneliese was altyd gegrief omdat jy die gesig van die maatskappy was, al het sy die swaar werk gedoen, soos sy in privaat vergaderings gesê het. Jan het sy horlosie nagegaan. Ons moet gaan. Anja wag seker vir ons. Terwyl Lientjie vinnig die skottelgoed gewas het, en daarop aangedring het om dit te doen ten spyte van Jan se protes, het hy nog 'n boodskap ontvang, hierdie keer van Leon, noodvergadering by die maatskappy. Waar is jy? Die pers is mal oor gister se gebeurtenis. Hy het hierdie boodskap ook geïgnoreer. Daar was nie tyd vir afleidings nie. Gereed, het hy vir Lientjie gevra, wat haar hande aan 'n handdoek afgedroog het. Die meisie het geknik en haar onafskeidbare rugsak opgetel. Altyd. In die gebou se motorhuis het Jan 'n ander motor gekies, 'n meer diskrete model wat hy gehou het vir geleenthede wanneer hy nie herken wou word nie. Lientjie het die verandering met stille goedkeuring dopgehou. Waarheen gaan ons, het sy gevra toe hulle reeds op die hoofweg was. Kirstenbosch Botaniese Tuin. My suster het voorgestel ons ontmoet op 'n openbare plek, maar waar ons kan praat sonder om maklik opgemerk te word. Lientjie het aandagtig by die vensters uitgekyk, asof sy na agtervolgers soek. Dink jy ons word agtervolg? Ek is nie seker nie. Maar dis beter om versigtig te wees. Jan het die trispieël verstel en die motors agter hulle nagegaan. Lientjie, wat presies is daar in jou rugsak wat so belangrik is? Die meisie het die rugsak teen haar bors vasgedruk. Alles. Die rekords wat my ma versamel het. Afskrifte van transaksies. Opnames. Bewyse. Opnames. Lientjie het gehuiwer. Mamma sê het vermoed iets slegs kon met haar gebeur. Sy het alles begin opneem. Gesprekke, vergaderings, selfs dreigemente wat sy ontvang het. Watter soort dreigemente? Briefies wat in haar motor gelos is, sien om na jou eie sake, of jou dogter sal die prys betaal. Anonieme oproepe. Een keer het iemand in ons woonstel ingebreek terwyl ons uit was en alles omgekeer. Die polisie het gesê dit was net 'n gewone inbraak, maar hulle het niks waardevols geneem nie, net haar skootrekenaar. Jan het die stuurwiel styf vasgeklem. Die idee dat mense na aan hom 'n ma en haar dogter gedreig het, was walglik. Die Kirstenbosch Botaniese Tuin was relatief rustig op daardie donderdagoggend. Sommige mense het gehardloop, ander het met honde gestap. Jan en Lientjie het rustig na 'n bankie naby die dam gestap, waar 'n vrou met donker hare in 'n poniestert vasgemaak reeds op hulle gewag het. Anja van der Merwe het dieselfde intense oë as haar broer gehad, maar daar was 'n hardheid in hulle wat gekom het van jare se werk vir die valke. Sy het Jans langmouhemp en 'n ligte baadjie aangehad, praktiese klere wat vinnige beweging sou toelaat indien nodig. Toe sy Lientjie sien, het haar gewoonlik streng gesig versag.
Jy moet Liede se dogter wees. Sy het baie van jou gepraat. Lientjie het skaam geknik. Jy is die vriendin van die koekresepte. Anja het geglimlag en seldsame gebaar. Ja, ons het 'n kode gehad. Sy het na haar broer gedraai, haar uitdrukking weer ernstig. Is julle agtervolg? Ek dink nie so nie. Ek het voorsorgmaatreëls getref. Anja het tevrede geknik. Goed. Want wat ek vir julle moet wys, is plofbaar. Sy het 'n diskrete leer oopgemaak. Ek ondersoek Lizenel al maande lank. Nie amptelik, natuurlik. Ek het juist die valke verlaat om die vryheid te hê om sonder institusionele bande te ondersoek. Hoekom het jy my nie gekontak nie, het Jan gevra en weer eens verraai gevoel. Omdat ek nie seker was of jy betrokke was of nie, het Anja direk geantwoord. Liede het haar vermoedens gehad, maar het altyd daarop aangedring dat jy onskuldig was. Maar ek het bewyse nodig gehad, nie intuïsie nie. En nou? Nou is ek seker. Anja het na Lientjie gekyk. Danksy jou ma en die buitengewone werk wat hierdie jong speurder die afgelope maande gedoen het. Lientjie het effens gebloos met die kompliment. Wat het jy ontdek, het Jan gevra en geleen om die dokumente te sien. 'n Gesofistikeerde skema om fondse van die stigting Nuwe Môre te verduister. Die geld het na skynmaatskappye in Panama en die Caymanseilande gegaan, almal onderling verbind deur 'n komplekse geldwasserystelsel. Anja het na gedetailleerde diagramme gewys. Anneliese het die finansiële struktuur geskep, Leon het die internasionale kontakte verskaf en Marius het verseker dat die digitale spore uitgevee is. Hulle het jou geloofsbriewe gebruik, Jan, omdat jy selde die gedetailleerde transaksies nagegaan het en blindelings op die span vertrou het. Jan het gevoel hoe sy maag sak. Dit was waar. Hy was altyd beter in innovasie en produkontwikkeling en het die finansiële deel hoofsaaklik in Anneliese se hande gelaat. Die mees ontstellende, het Anja voortgegaan, is wat gebeur het toe Liede die stukke begin bymekaar sit het. Sy het verskeie kere probeer om jou te waarsku, maar al die kommunikasie is onderskep. Marius het volle toegang tot die maatskappy se posstelsel, het Lientjie bygevoeg. Mamma het ontdek dat hy 'n program geïnstalleer het om sekere boodskappe te filter voordat dit jou bereik het. Anja het geknik. Toe Liede besef sy word dopgehou, het sy alles ekstern begin dokumenteer. Dit is toe dat die dreigemente begin het. En toe het sy die ineenstorting gehad, het Jan voltooi en die woorde versigtig gekies voor Lientjie. Anja en Lientjie het 'n betekenisvolle kyk uitgeruil. Jan het Anja stadig gesê, Liede het nie 'n eenvoudige breinaneurysme gehad nie. Sy was 2 dae tevore by die noodkamer met intense hoofpyne. Sy het vermoed sy is vergiftig met iets wat natuurlike oorsake sou naboots. Sy het haar eie einde voorspel. Jan het na Lientjie gekyk en trane verwag, maar die meisie het stoesyns kalm gebly, asof sy hierdie inligting lankal verwerk het. Dis hoekom sy my voorberei het Lientjie verduidelik. Sy het geweet wat kom, sy het my al die bewyse gegee, my geleer hoe om dit te interpreteer, en vir my gesê om vir die regte oomblik te wag. En hoekom nou, het Jan gevra. Hoekom gister in die hof verskyn? Omdat die verhoor die enigste manier was om alles in die openbaar bloot te lê sonder dat hulle dit kon toesmeer, het Anja geantwoord. Met die pers teenwoordig, die kameras, die getuies kon hulle Lientjie nie stilmaak soos hulle met Lize gedoen het nie. Jan het 'n vlaag van naarheid gevoel. Die mense wat hy as familie beskou het nie net sy maatskappy gesteel en sy reputasie vernietig nie, maar ook iemand uit die weg geruim wat gedreig het om hulle bloot te lê. Wat doen ons nou? Ons moet toegang tot die hoofbediener van tegnologiese kry en die waterval leer vind, het Lientjie gesê. Daar is al die definitiewe bewyse. Jan en Anja het verbaas na haar gekyk. Hoe weet jy dit, het Anja gevra. Ek het gisteraand 'n anonieme boodskap ontvang, het Jan verduidelik. Met 'n toegangskode 1344-31-3. Anja het haar voorkop gefrons. Die waarheid wen. Dit lyk asof ons 'n bondgenoot binne die maatskappy het. Miskien Renate van die ontwikkelingsspan, het Lientjie voorgestel. Mamma het haar vertrou. Die probleem is, hoe kry ons toegang tot die bediener sonder om Marius te waarsku, het Jan gewonder. Hy beheer die hele infrastruktuur. Ek het 'n idee, het Anja gesê, 'n klein glimlaggie wat op haar lippe vorm. Ons gaan hulle presies gee wat hulle verwag. Hoe so?
Hulle verwag dat jy desperaat is en probeer om jou reputasie teen enige prys te red, so ons gaan jou by die maatskappy laat opdaag, 'n afleiding skep terwyl ek op 'n afstand toegang tot die bediener kry met die geloofsbriewe wat Lientjie het. Maar dis gevaarlik, het Jan geprotesteer. En wat van Lientjie? Sy sal by my bly. Ek het 'n veilige plek nie ver hiervandaan nie. Lientjie het heftig haar kop geskud. Nee. Ek moet ook na die maatskappy gaan. Absoluut nie, het Jan en Anja eensstemmig gesê. Julle verstaan nie, het Lientjie aangedring. Die wagwoord wat hulle gestuur het. Dis net gedeeltelik. Die sekuriteitstelsel wat deur Marius ontwikkel is, vereis 'n biometriese verifikasie benewens die wagwoord. My ma het toegang gehad en voor die einde het sy my vingerafdrukke in die stelsel as 'n gemagtigde gebruiker geregistreer, vermom as deel van 'n opvoedkundige projek van die maatskappy. Jan en Anja het verbaas na mekaar gekyk. Jou ma het regtig aan alles gedink, het Anja beïndruk gemompel. Sy het geweet magtige mense sou enigiets doen om die waarheid weg te steek, het Lientjie eenvoudig geantwoord. Voordat hulle die plan verder kon uitwerk, het Jan se selfoon gelei. Dit was weer Leon. Hierdie keer het hy geantwoord en dit op luidspreker gesit. Jan, waar die hel is jy? Ons is almal by die maatskappy en probeer gister se ramp beheer. Ek sorteer 'n paar persoonlike dinge uit, Leon. Ek sal binnekort daar wees. Jy moet nou kom, die pers spekuleer oor die meisie, die stigting is in paniek en die beleggers bel onophoudelik. Soos ek gesê het, ek sal binnekort daar wees. Jan het sy stem kalm gehou, alhoewel sy hart vinnig geklop het. Luister, het Leon sy stem verlaag en byna vertroulik geklink, Anneliese is bekommerd oor jou. Sy het gesê sy het jou vanoggend probeer vind. Is alles reg? Alles is perfek, het Jan geantwoord en kyk met Anja en Lientjie uitgeruil. Ek het net 'n oomblik nodig gehad om te dink. Ek verstaan. Kyk, ek weet nie wat daardie meisie vir jou gesê het nie, maar moenie haar glo nie. Sy word waarskynlik gemanipuleer deur iemand wat die maatskappy wil benadeel. Ons is almal aan jou kant, Jan. Natuurlik is julle, het Jan geantwoord, nie in staat om die sarkasme heeltemal te verberg nie. Sien julle oor 'n uur. Sodra hy afgesluit het, het Anja opgestaan. Kom ons gaan. As ons dit gaan doen, moet ons behoorlik voorberei. Terwyl hulle terug na die parkeerterrein gestap het, was Lientjie ongewoon stil. Alles reg, het Jan bekommerd gevra. Ek dink aan my ma, het sy na 'n oomblik geantwoord. Sy het altyd gesê die waarheid is soos water, dit kan vir 'n rukkie geblokkeer word, maar dit vind altyd 'n pad. Jan het 'n vlaag van bewondering vir daardie buitengewone kind en die merkwaardige vrou wat haar grootgemaak het, gevoel. Jou ma was reg, Lientjie. En vandag gaan ons die sluise oopmaak. In die motor het Anja haar plan in detail verduidelik. Jan sou normaalweg by die maatskappy ingaan en 'n afleiding skep deur 'n noodvergadering met die hele direksie te belê. Intussen sou Anja en Lientjie deur 'n sekondêre ingang ingaan met 'n kenteken wat Lise by haar dogter gelos het. Die doel is om toegang tot die bedienerkamer in die kelder te kry, het Anja verduidelik. Lientjie sal haar vingerafdrukke gebruik om die stelsel oop te maak en ek sal die waterval leer aflaai. En as ons weerstand ondervind, het Jan gevra, hoofsaaklik bekommerd oor Lientjie se veiligheid. Ek het 'n lisensie om 'n vuurwapen te dra, het Anja kalm geantwoord. En 'n paar vriende van die valke sal gereed wees en op my sein wag. Het jy die valke betrek? Jan het bekommerd gelyk. Slegs betroubare mense wat my gunste skuld. Niks ampteliks nog nie. Maar sodra ons die bewyse het, sal dit die grootste korporatiewe anti-korrupsie-operasie van die jaar word. Lientjie, wat aandagtig geluister het haar rugsak oopgemaak en 'n klein elektroniese toestel uitgehaal. Ons sal dit ook nodig hê. Dis 'n dekodeerder wat my ma spesifiek vir tegnologiese assistelsel ontwikkel het. Dit sal ons toelaat om die sekondêre sekuriteitsprotokolle te omseil. Anja het beïndruk na die toestel gekyk. Was jou ma 'n soort spioen, Lientjie? 'n Trots glimlag het op die meisie se gesig verskyn. Nee. Sy was net 'n baie goeie rekenmeester wat vooruit gedink het. Terwyl hulle na tegnologiese gery het, elkeen verdiep in hul eie gedagtes, kon Jan nie anders as om te dink hoe sy lewe in minder as 24 uur heeltemal verander het nie. Van 'n beskuldigde op die punt om veroordeel te word, tot deel van 'n operasie om 'n korporatiewe sameswering te ontmasker. Alles te danke aan 'n 7-jarige kind wat soos 'n orkaan in sy lewe ingekom het,
en die waarheid saamgebring het wat almal desperaat probeer toesmeer het. Lientjie, het hy saggies gesê, as dit alles verby is, beloof ek sal vir jou en jou ouma sorg. Julle sal nooit weer oor iets hoef te bekommer nie. Die meisie het na hom gekyk met daardie oë wat te wys vir haar ouderdom was. Dankie, meneer Van der Merwe. Maar weet jy wat ek die graagste wil hê as dit alles verby is? Wat? Om weer net 'n kind te kan wees. Die knop in Jan se keel het hom verhinder om te antwoord. Op die passasierssitplek het Anja diskrete hardnekkige traan afgevee. Vir 'n oomblik was die motor stil, gevul slegs met die gewig van Lientjie se woorde en die gedeelde vasberadenheid om geregtigheid te laat geskied, nie net vir Jan se korporatiewe ryk nie, maar hoofsaaklik vir die ma wat alles gegee het om haar dogter te beskerm en die waarheid bloot te lê. Die glas- en staaltoring van Tegnologisa het indrukwekkend in die hart van Kaapstad se sakesentrum gestaan. Die maatskappy se logo in gestileerde geel Kaapse kamferfoelie met wortels wat in digitale stroombane verander, het in die oggendson geglinster. Vir Jan, wat jare lank met trots na daardie gebou gekyk het die gesig nou 'n bitter gevoel gebring. Alles reg, het Anja gevra deur die diskrete kommunikeerder in Jan se oor. Sy en Lientjie het in 'n kafee 2 blokke verder gewag, gereed om in aksie te kom sodra Jan die nodige afleiding geskep het. Ja, het hy saggies geantwoord en sy das reggestel terwyl hy by die ontvangs verbygestap het. Ek gaan nou in. Die sekuriteitswag by die ingang het hom met respek gegroet, soos altyd. Werknemers het hom in die gange gegroet, sommige met opregte glimlagte, ander met nuuskierige kyke, ongetwyfeld wonderend oor die vorige dag se gebeure in die hof. Jan. Anneliede se stem het deur die gang van die 30ste verdieping, die direksievloer, weerklink. Sy het vinnig nader gekom, haar elegante donkerblou snyierspak het gesag uitgestraal. Uiteindelik. Hoekom het jy nie my boodskappe beantwoord nie? Hoekom het jy nie vir ontbyt opgedaag nie? Ek moes 'n paar dinge uitklaar, het hy vaagweg geantwoord en aanhou stap na sy kantoor. Watter dinge? En waar is die meisie? Anneliede het hom op die hakke gevolg, haar stem 'n bestudeerde mengsel van bekommernis en irritasie. Lientjie is veilig. Jan, jy moet na my luister, het Anneliese haar stem verlaag en sy arm vasgehou. Hierdie meisie word deur iemand gebruik. Waarskynlik mededingers wat die maatskappy wil vernietig. Sien jy dit nie? Jan het gaan staan en direk in die oë van die vrou gekyk wat hy vir 15 jaar as sy beste vriendin beskou het. Hy het probeer om iets te sien van die Anneliese wat hy op universiteit geken het, die briljante en idealistiese jong vrou met wie hy gedroom het om die wêreld deur tegnologie te verander. Al wat hy gesien het, was 'n goed gekonstrueerde masker, op die punt om te kraak. Belê 'n noodvergadering met die hele direksie, het hy gesê en weer begin stap. Onmiddellik. Ons het baie om te bespreek. Anneliede het vir 'n sekonde gehuiwer, iets ondefinieerbaars het deur haar oë geflits. Natuurlik. Hoofvergadersaal oor 15 minute. Terwyl sy weggestap het om die nodige aankondigings te maak, het Jan sy kantoor binnegegaan, die ruim kantoor met 'n panoramiese uitsig oor die stad wat altyd sy heiligdom was. Nou het elke voorwerp vreemd gevoel, asof dit aan 'n ander lewe behoort het. Eerste fase voltooi, het hy in die kommunikeerder gemompel. Vergadering oor 15 minute. Julle het daardie tyd om toegang tot die bediener te kry. Verstaan, het Anja se stem geantwoord. Ons beweeg nou. Jan het in sy stoel gaan sit en gedraai om Kaapstad deur die glasvenster te aanskou. Die stad het daaronder gepols, onbewus van die drama wat in daardie toring afgespeel het. Hoeveel ander korporasies het donker geheime agter respektabele fasades weggesteek? Hoeveel ander uitvoerende hoofde het in onkunde geleef terwyl hul 'n vriende in die skaduwee saamgesweer het? 'n Kennisgewing op sy rekenaar het sy gedagtes onderbreek. 'n Appos van Marius Pinaar, die direkteur. Jan, ek het ongewone aktiwiteit op die stelsel opgemerk. Iemand het gedurende die nag probeer om op afstand toegang tot jou appos te kry. Ek het bykomende sekuriteitsprotokolle geïmplementeer. Ons moet na die vergadering praat. Jan het 'n rilling gevoel. Was dit moontlik dat Marius reeds van die plan geweet het? Of was dit net 'n lokval om te sien hoe hy sou reageer? Ons het 'n probleem, het hy in die kommunikeerder gemompel. Marius is dalk agterdogtig. Wees uiters versigtig. Ontvang, het Anja geantwoord. Ons is reeds in die dienshuisbak.
Op daardie oomblik het Leon Joubert sonder om te klop die kantoor binnegekom, 'n ou gewoonte tussen hulle, van toe die maatskappy net 'n beginneronderneming was wat in 'n gehuurde motorhuisbedryf is. "Jan, bly jy het opgedaag," het hy gesê en die deur agter hom toegemaak. Lank, met perfek geknipte grys hare en 'n liggaamsbou wat deur ure in die korporatiewe gimnasium onderhou is, het Leon altyd meer soos 'n akteur gelyk wat 'n uitvoerende hoof speel as 'n regte sakeman. Die situasie raak ingewikkeld. Ingewikkeld hoe, het Jan gevra en sy uitdrukking neutraal gehou. Die pers hou nie op bel nie. Die beleggers is senuweeagtig. Die raad eis verduidelikings. Leon het in die stoel oorkant die lesenaar gaan sit. En nou hierdie storie met die meisie, wie is sy regtig, Jan? Wat wil sy hê? Ek glo sy het dit reeds baie duidelik in die hof gemaak. Sy wil geregtigheid hê. Leon het 'n kort laggie gegee, sonder humor. Geregtigheid, 'n 7-jarige kind. Kom nou, Jan, jy is slimmer as dit. Iemand manipuleer hierdie situasie. Ja, het Jan saamgestem en direk in die vise-president se oë gekyk. Iemand is beslis. 'n gespanne stilte het tussen hulle ingetree. Vir 'n vlietende oomblik het Jan iets in Leon se blik sien verbygaan, 'n erkenning, miskien selfs vrees. Die vergadering begin oor 5 minute, het Leon uiteindelik gesê en opgestaan. Anneliese het voorgestel dat ons 'n verenigde strategie uitwerk voordat ons met die res van die direksie praat. Goeie idee. Ek sal dadelik daar wees. Sodra Leon weg is, het Jan die kommunikeerder nagegaan. Hoe vorder julle? Ons is in die keldergang, het Anja geantwoord, haar stem effens uitasem. Maar daar is meer sekuriteit as wat ons verwag het. 2 wagte by die ingang van die bedienerkamer. Hulle was nie gister daar nie, het Lientjie bygevoeg. Haar kinderstem klink vreemd uitpas in daardie klandestiene operasie. Jan het sy horlosie geraadpleeg. Die vergadering sou binne minute begin. Hy moes 'n nog groter afleiding skep. Gaan oor na plan B, het hy opdrag gegee. Ek sal vir julle 'n opening skep. Jan het opgestaan, sy pak reggetrek en na die vergadersaal gestap. Sy hart het vinnig teen sy bors geklop, maar jare se hoë risiko onderhandelinge het hom geleer om 'n fasade van absolute kalmte te handhaaf, selfs wanneer alles intern in duie gestort het. Die vergadersaal was amper vol. Anneliese het reeds haar gewone plek aan die regterkant van Jan se stoel ingeneem. Leon het in 'n lae stem met Marius Pinaar in 'n hoek gesels. Ander direkteure en senior bestuurders het onrustige kyke uitgeruil. "Goeiemôre almal," het Jan aangekondig en die deur agter hom toegemaak. Almal het na hom gedraai, verwagtend. "Voordat ons begin, wil ek graag 'n volledige sekuriteitskontrole van die stelsel aanvra. Ek het inligting ontvang dat daar 'n ernstige kwesbaarheid kan wees." Marius het sy voorkop gefrons. "Watter soort kwesbaarheid?" "Ek het niks opgespoor buiten daardie toegangspoging wat ek genoem het nie." 'n Fout in die rigsteenstelsel van die hoofbediener, het Jan geïmproviseer. Spesifiek verwant aan die leer vir spesiale projekte. Hy het gesien hoe Marius se gesig effens bleek word. Sou die waterval leer onder die spesiale projekte wees? "Dit kan wag tot na die vergadering," het Anneliese ongeduldig ingegryp. "Ons het dringende sake om te bespreek." "Eintlik kan dit nie," het Jan aangedring. "As daar 'n stelselkompromie is, kan al die finansiële data van die maatskappy in gevaar wees." "Marius, kan jy dit asseblief onmiddellik nagaan? Neem 'n paar tegnisië saam." Marius het gehuiwer en vinnig na Anneliese en Leon gekyk. 'n gespanne stilte het in die kamer gehang. "Is dit regtig so dringend?" het Leon gevra, sy stem versigtig beheer. "Absoluut," het Jan geantwoord en die vise-president se blik vasgehou. "Tensy daar een of ander rede is waarom julle nie wil hê die stelsel moet nou nagegaan word nie." Die geïmpliseerde uitdaging het in die lug gehang. Uiteindelik het Anneliese vir Marius geknik. "Gaan voort. Hoe vinniger ons dit oplos, hoe vinniger kan ons die werklik belangrike sake hanteer." Marius het vinnig uitgegaan, reeds besig om met sy span oor die telefoon te praat. Jan het diskreet die kommunikeerder geaktiveer. Marius verlaat die kamer met 'n span. Die bedienerkamer gaan besigger wees. "Gebruik dit as dekking." "Verstaan," het Anja geantwoord. Lientjie is reeds in posisie. Jan het sy aandag terug na die vergadering gerig, bewus van die evaluerende kyke van Anneliese en Leon. "So," het hy begin en aan die hoof van die tafel gaan sit, "kom ons bespreek gister se gebeure in die hof."
'n betreurenswaardige situasie, het Leon opgemerk. Duidelike poging tot mediamanipulasie. Die vraag is, wie is agter die meisie, het Anneliese bygevoeg en vorentoe geleun. Mededingers. Iemand met 'n wrok teen die maatskappy. Ons moet uitvind en teenaanval. Jan het na al gesigte gekyk, verwonderd oor hul vermoë om so oortuigend te lieg. Hoeveel keer het hulle dit oor die jare gedoen, glimlaggend terwyl hulle hom verraai het. En as, het Jan kalm voorgestel, die meisie die waarheid praat. Die kamer het stil geword. Dis absurd, het Anneliese uiteindelik geantwoord. 'n 7-jarige kind wat beweer sy ken komplekse finansiële besonderhede. Wat beweer sy het bewyse wat niemand anders kon vind nie. Dis duidelik 'n bedrogspel. Lientjie Nel is die dogter van Liede Nel, ons voormalige rekenmeester, het Jan aan die ander direkteure verduidelik. Dieselfde Lize wat 6 maande gelede 'n skielike breinaneurysme gehad het, net voordat die eerste beskuldigings teen my begin opduik het. Verskeie direkteure het verwarde kyke uitgeruil. Duidelik was baie daar nie bewus van die sameswering nie. Wat 'n vreemde toeval, dink julle nie, het Jan voortgegaan. Ons hoofrekenmeester ontdek onreëlmatighede, probeer my waarsku, kry 'n ineenstorting, en weke later word ek van fondsverduistering beskuldig. Jan, het Anneliese onderbreek, haar stem nou yskoud, insinueer jy iets? Ek verbind net die kolletjies, Anneliese. Soos 'n goeie ek behoort te doen. Op daardie oomblik het die kommunikeerder in sy oor gekraak. Jan, het Anja se dringende stem geklink, ons is binne, maar Marius het 'n bykomende sekuriteitsspan gestuur. Lientjie werk aan die toegang, maar ons het meer tyd nodig. Jan moes die vergadering verleng en almal daar hou, veral Anneliese en Leon. Voordat ons voortgaan, het hy aangekondig, wil ek graag die finansiële verslae van die Stichting Nuwe Môre van die afgelope 5 jaar hersien. Anneliese, kan jy dit op die skerm projekteer? Anneliese het sigbaar gehuiwer. Nou, dit was nie op die agenda nie. Beskou dit as 'n laaste minuut toevoeging. Ons is immers hier om beskuldigings van fondsverduistering van die stigting te bespreek, is ons nie. Dit maak sin om die verslae te ondersoek. Die verslae is omvattend, het Anneliese geargumenteer. Dit sal ure neem om dit behoorlik te hersien. Net die kwartaallikse opsommings dan, het Jan aangedring en gevoel hoe die sweet op sy voorkop begin vorm. Elke sekonde was deurslaggewend. Teesinnig het Anneliese toegang tot die stelsel gekry en die verslae begin projekteer. Jan het opgemerk hoe sy versigtig net sekere afdelings gekies het, waarskynlik die wat gesuiwer is. Vreemd, het hy terloops opgemerk, ek sien nie die internasionale transaksieverslae hier nie. Leon het homself in sy stoel reggeskuif. Die word in 'n aparte leer gehou vir regulatoriese redes. Natuurlik, het Jan geknik. En waar presies word hierdie leers gestoor? Op die hoofbediener. 'n gespanne stilte het oor die kamer neergedaal. En die kommunikeerder het Jan Lientjie se opgewonde stem gehoor, ons het dit. Ons is binne die stelsel. Die leer is geïnkripteer, maar mamma se toestel werk. Jan, het Anneliese se stem sy gedagtes deurgesny, wat presies probeer jy met hierdie vraag insinueer? Voordat hy kon antwoord, het die deur van die vergadersaal gewelddadig oopgegaan. Marius het ingestorm, sy gewoonlik kalm gesig nou in paniek vertrek. Indringers in die stelsel, het hy uitgeroep. Iemand kry op hierdie presiese oomblik toegang tot die leer vir spesiale projekte. Anneliese het skielik opgestaan. Hoe is dit moontlik? Wie? Ek weet nie, maar hulle gebruik administratiewe geloofsbriewe. Die toegang kom van die bedienerkamer in die kelder. Leon was reeds op sy voete. Blokkeer die toegang onmiddellik. Stuur die hele sekuriteitsspan soontoe. Jan het Anja se dringende stem in die kommunikeerder gehoor. Ons is amper klaar met die aflaai, maar hulle weet ons is hier. Sekuriteit kom nader. Die vergadersaal het in chaos verander toe verskeie direkteure opstaan, verward en gealarmeer. Jan het die verwarring gebruik om diskreet oor te dra, gaan nou daaruit. Gebruik die ontsnaproete wat ons beplan het. Ons kan nie, het Anja geantwoord, haar stem gespanne. Die aflaai is op 85%. As ons nou uitgaan, verloor ons alles. Lientjie, het Jan geroep en die verwarde kyke om hom geïgnoreer, julle moet uitkom. Amper daar, meneer. Van der Merwe het die kinderstem met verrassende vasberadenheid geantwoord. Mamma sou nie opgegee het nie. Ek sal ook nie.
Jan het gevoel hoe die bloed in sy are vries toe hy sien hoe Anneliese hom aandagtig dophou en die kommunikeerder in sy oor opmerk. Haar oë het vernou in begrip. Jy, het sy gesê, haar stem gevaarlik laag. Jy is hier agter. Waarvan praat jy, Anneliese, het Jan probeer om tyd te wen. Sekuriteit, het Leon in die gang afgeskree. Gaan kyk nou in die kelder. En keer dat minder. Van der Merwe hierdie vloer verlaat. Die ander direkteure het die toneel in skok aanskou, duidelik nie in staat om te verstaan wat gebeur nie. Die aflaai is klaar. Ons het alles, het Lientjie se jubelende stem in die kommunikeerder geklink. Ons gaan uit deur die alternatiewe roete. Jan het homself 'n klein glimlaggie toegelaat en direk na Anneliese en Leon gekyk. Te laat. Marius het weer die kamer binnegekom, sy gesig bleek. Hulle het toegang tot die waterval leer gekry. Hulle het alles afgelaai. Doodse stilte het oor die kamer neergedaal. Anneliese en Leon het kyke van pure paniek uitgeruil. Waaroor gaan hierdie leer, het een van die direkteure verward gevra. Hoekom is dit so belangrik? Jan het stadig opgestaan en sy voormalige vriende en sakevennote in die oë gekyk. Hierdie leer, het hy aan almal in die kamer verduidelik, bevat bewyse van 'n massiewe skema om fondse van die Stichting Nuwe Môre te verduister, 'n skema wat nie deur my georkestreer is nie, maar deur Anneliese de Villiers, Leon Joubert en Marius Pinaar oor die afgelope 5 jaar. Uitroepe van verbasing en ongeloof het die kamer gevul. Dis absurd, het Anneliese geprotesteer, maar haar stem het effens gebewe. Die bewyse word op hierdie oomblik aan die valke oorhandig, het Jan voortgegaan. Insluitend rekords van oorplasings, kommunikasie tussen julle en die parallelle rekeningkundige stelsel wat julle geskep het. Leon het vinnig na die deur beweeg, maar 2 sekuriteitswagte het reeds die uitgang geblokkeer, nie die maatskappy se sekuriteitswagte nie, maar agente in burgerlike klere wat Anja strategies geplaas het. Leon Joubert, Anneliese de Villiers en Marius Pinaar het een van die agente aangekondig en sy kenteken gewys, julle word aangehou vir ondersoek na korporatiewe bedrog, fondsverduistering en sameswering. Anneliese se gesig het in woede vertrek. Jy verstaan nie wat jy gedoen het nie, Jan, daar is magtige mense hierby betrokke, ver buite tegnologiesa. Miskien, het Jan kalm geantwoord. Maar die waarheid moes aan die lig kom, maak nie saak wie betrokke is nie. Terwyl die 3 direkteure onder verstomde kyke uitgelei is, het Jan 'n laaste boodskap in die kommunikeerder ontvang, ons is veilig. Ons het dit gekry. Ontmoet ons by die onttrekkingspunt oor 30 minute. Jan het diep asem gehaal en 'n mengsel van verligting en hartseer gevoel. Die ryk wat hy gebou het, was geskit, miskien onherstelbaar. Vriendskappe van dekades het leuns geblyk te wees. Maar die waarheid, soos Lientjie gesê het, met aanhaling van haar ma, was soos water, dit het altyd 'n pad gevind. Die reën het uiteindelik opgehou en die lig van Kaapstad met daardie kenmerkende mengsel van varsheid en besoedeling gelaat. Jan het in stilte deur die besige strate gery en die hoofweë uit voorsorg vermy. Alhoewel Anneliese, Leon en Marius in aanhouding was, het hulle nie geweet hoe uitgebrei die sameswering se konneksies was nie. Die onttrekkingspunt was 'n klein kafee in die Bo-Kaap, deur Anja gekies vir sy strategiese ligging, verskeie uitgange, nabyheid aan die treinstasie en die kenmerkende konstante beweging wat dit moeilik gemaak het om diskrete ontmoetings te identifiseer. Jan het 2 blokke verder geparkeer en met vinnige tree gestap, voortdurend seker gemaak dat hy nie agtervolg word nie. Agter in die kafee het Anja en Lientjie by 'n afgesonderde tafel gewag. Die meisie het geglimlag toe sy hom sien, opregte glimlag wat haar gewoonlik ernstige gesig verlig het. Anja, op haar beurt, het haar professionele uitdrukking behou, alhoewel haar oë verligting getoon het toe sy haar broer veilig sien aankom. Ons het dit gekry, het Anja verklaar sodra Jan gaan sit het. Die inhoud van die waterval leer is meer plofbaar as wat ons gedink het. Hoe erg, het Jan gevra en die koffie aanvaar wat die kelnerin outomaties vir hom gebring het, Anja het vooruit bestel. 5 jaar se sistematiese bedrog, het Anja geantwoord en haar stem verlaag. Nie net van die Stichting Nuwe Môre nie, maar van verskeie sektore van die maatskappy. Die trio het altesaam ongeveer 120 miljoen verduister. Jan het gevoel hoe sy maag draai. 120 miljoen. Hoe weet ek nie iets so groot opgemerk nie? Hulle was uiters gesofistikeerd, het Lientjie ingegryp en met albei hande 'n koppie warm sjokolade vasgehou. Mamma het gesê Anneliese was 'n finansiële genie van die bose.
Sy kon geld laat verdwyn en op onwaarskynlike plekke laat verskyn sonder om ooglopende spore te laat. Die mees kommerwekkende, het Anja voortgegaan, is die eksterne konneksies. Daar is aanduidings van betrokkenheid van hoëprofiel politici, regters en selfs regulatoriese agentskappe. Jan het sy hand deur sy hare gevee en probeer om die omvang van die situasie te absorbeer. Dit verduidelik hoe hulle so 'n oortuigende saak teen my kon opbou. Presies. Anja het diskreet 'n skootrekenaar oopgemaak. Kyk hierna. Op die skerm het Jan 'n reekse posse gesien tussen Anneliese en 'n naam wat hy onmiddellik herken het, Albertus Marais, die regter wat oorspronklik sy saak voorgesit het voordat hy deur regter Kriel vervang is weens 'n onverwagte mediese verlof. Hulle het 'n federale regter omgekoop, het Jan ongelowig gemompel. Nie presies omgekoop nie, het Anja verduidelik. Dit lyk meer na 'n uitruil van gunste. Regter Marais se seun werk by een van die skynmaatskappye wat hulle gebruik het om geld te was. Hy het jare lank 'n absurde salaris verdien sonder om feitelik enigiets te doen. Lientjie het 'n slukkie van haar sjokolade geneem voordat sy bygevoeg het. Mamma het dit elegante korrupsie genoem. Geen kontant, geen verdagte oorplasings nie. Net goed betaalde poste vir familielede of oorpryskontrakte met vriende se maatskappye. Jan het met hernieude verbasing na die meisie gekyk. Watter 7-jarige kind het met soveel natuurlikheid oor elegante korrupsie gepraat? Wat gebeur nou, het hy gevra en na Anja gedraai. Die valke ontleed die dokumente. Op grond van wat hulle reeds gesien het, berei hulle 'n gekoördineerde operasie vir môreoggend voor. Hulle gaan nie net ons goue trio arresteer nie, maar ook verskeie eksterne medepligtiges. En ons? Jy moet vandag nog by die valke se hoofkwartier verskyn om 'n formele verklaring af te lê. Ek gaan 'n paar besonderhede van die ondersoek met my kontakte finaliseer. Anja het gehuiwer en na Lientjie gekyk. Wat ons jong speurder betref, moet ons haar absolute veiligheid verseker. Lientjie het haar verslete rugsak omhels, soos sy altyd gedoen het wanneer sy angstig gevoel het. Kan ek nou by my ouma bly? Anja en Jan het bekommerde kyke uitgeruil. Lientjie, het Anja saggies begin, jou ouma het spesiale sorg nodig wat moeilik is om te bied te midde van 'n federale ondersoek. Buitendien weet ons nog nie die volle omvang van Anneliese se netwerk nie. Dit sou vir julle albei gevaarlik wees. Die meisie se oë het vol trane geskiet wat sy dapper probeer terughou het. Maar sy is seker bekommerd. Soms het sy helder oomblikke en vra na my. Haar versorger is reeds ingelig dat jy veilig is, het Jan verseker. En ek beloof, sodra die situasie stabiliseer, sal jy haar kan sien. Lientjie het gelate geknik. Waarheen gaan ons dan? Ek het 'n strandhuis in Hermanus, het Anja voorgestel. Geïsoleerd, veilig met min bure. Dit sou 'n goeie plek wees vir julle twee om vir 'n paar weke te bly totdat alles bedaar. Hermanus, het Jan gevra. Sou iets nader aan die stad nie beter wees nie, in geval ons vinnig moet terugkeer. Juist daarom het ek 'n plek verder weggekies, het Anja verduidelik. Hoe verder julle van die episentrum is, hoe veiliger sal julle wees. Buitendien is die huis nie op my naam geregistreer nie, maar op die van 'n ou betroubare kollega van die valke. Onmoontlik om na te spoor. Jan het opgemerk hoe sy suster aan elke detail gedink het. Jare in die valke het haar instink vir veiligheid verfyn. Wanneer vertrek ons, het hy gevra, reeds besig om geestelik te beplan wat hulle sou moes saamneem. Onmiddellik na jou verklaring. Ek het reeds alles gereël in motorwag 3 blokke van hier af. Terwyl Anja diskreet die rekening betaal het, het Lientjie aan Jan se hemdsmou getrek. Meneer van der Merwe, het sy saggies gesê, kan ons by 'n boekwinkel stilhou wanneer ons hier vandaan vertrek. My laaste boek het gisteraand klaargemaak. Jan kon nie 'n glimlag keer nie. Te midde van al daardie storm, wou die meisie net 'n boek hê om te lees. Natuurlik. Terloops, van watter soort boeke hou jy? Rillers en wiskunde, het sy dadelik geantwoord. Ek probeer diferensiaalrekening leer. Jan het sy wenkbroue gelig. Diferensiaalrekening. Op 7-jarige ouderdom. Lientjie het haar skouers opgetrek, asof dit heeltemal normaal was. Mamma het gesê wiskunde is die taal van die heelal. En ek hou daarvan om te verstaan hoe dinge werk. Hulle het die kafee afsonderlik verlaat, eers Anja, toe Lientjie en uiteindelik Jan, elkeen 'n effens ander roete na die ontmoetingspunt geneem. 'n Voorsorgmaatreël waarop Anja aangedring het.
Weer by mekaar in die motor, 'n diskrete model, nie te leeks of te oud om aandag te trek nie, het hulle na die Valke se hoofkwartier gery. Op pad het hulle kortliks by 'n boekwinkel gestop waar Lientjie nie net 'n boek oor gevorderde Falschiles gekies het nie, maar ook, tot Jan se verligting, 'n versameling kinderverhale. By die Valke het Jan 3 intense ure spandeer om alles wat hy geweet het oor die maatskappy se bedrywighede, die stigting en die onlangse gebeure te detaileer. Alhoewel hy nog nie amptelik as 'n beskermde getuie beskou is nie, het die beampte sy saak met uiterste geheimhouding hanteer, bewus van die magtige koneksies wat Anneliese en die ander oor die jare gekweek het. Meneer van der Merwe het speurder Botha aan die einde van die onderhoud gesê, "Ek wil u persoonlik bedank vir u samewerking. Ek weet dit kan nie maklik wees om uit te vind dat mense so na aan u op hierdie manier verraai het nie." Jan het geknik en die emosionele gewig van die dag uiteindelik gevoel. 15 jaar se vriendskap, speurder. 15 jaar se bou aan iets wat ons geglo het belangrik was. En al die tyd. As dit enige troos is, het die speurder bygevoeg, glo ons dat die skema werklik so wat 5 jaar gelede begin het. Voor dit het die maatskappy wette gelyk. Wat het 5 jaar gelede gebeur? Dis wat ons nog probeer vasstel. Daar was 'n beduidende verandering in die bedryfspatroon rondom daardie tyd. Miskien 'n eksterne kontak, 'n geleentheid wat hulle nie kon weerstaan nie. Toe Jan uiteindelik uit die ondervragingskamer kom, het hy Lientjie aan die slaap gevind in 'n stoel in die wagkamer, haar onafskeidbare rugsak as 'n kussing. Anja het in 'n lae stem met 2 agente gepraat. "Alles reg?" het hy gevra en nader gekom. Anja het geknik. "Die motor wag agter. Ons gaan diskreet uit." Jan het Lientjie saggies in sy arms opgetel, weer verbaas oor hoe lig sy was. Die meisie het iets in haar slaap gemompel, maar nie heeltemal wakker geword nie. Sy is uitgeput, het Anja opgemerk terwyl hulle deur die interne gange van die polisiestasie gestap het. Sy het aan die slaap geraak sodra sy gaan sit het. Waarskynlik die eerste keer in maande dat sy veilig genoeg voel om te ontspan. Jan het 'n oorweldigende beskermingsdrang teenoor daardie buitengewone kind gevoel wat alles gewaag het om nie net sy reputasie nie, maar die nagedagtenis van haar ma te red. Die rit na Hermanus was lank en stil. Lientjie het die meeste van die pad geslaap, net af en toe wakker geword om water te drink of te vra hoe lank dit nog was. Anja het gekonsentreerd gery, altyd die trispieël nagegaan om seker te maak hulle word nie agtervolg nie. Jan het afgewissel tussen periodes van diep nadenke oor die onlangse gebeure en diskrete oproepe na prokureurs en betroubare lede van die direksie in 'n poging om die situasie by die maatskappy minimaal te stabiliseer. Dit was reeds aand toe hulle by die veerboot aankom wat die oortog na die eiland gemaak het. Die oseaan was kalm en het die sterrehemel in sy swart oppervlak weerkaats. Lientjie, nou heeltemal wakker, het gefassineerd gekyk hoe die ligte van die stad in die verte kleiner word. "Ek was nog nooit by die see nie," het sy aan Jan vertrou en op die reëling van die veerboot geleun. "Mamma het altyd gesê sy sal my neem as sy vakansie het, maar sy was altyd te besig." Jan het 'n benoudheid in sy bors gevoel. "Wel, nou is jy hier. En môre kan ons die strand behoorlik verken." Anja se huis was 'n gesellige houtkonstruksie, gedeeltelik versteek deur inheemse plantegroei en met 'n uitstekende uitsig oor die see. Alhoewel dit beskeie in grootte was, het dit al die nodige geriewe gehad en, nog belangriker, 'n gesofistikeerde sekuriteitstelsel wat Anja onmiddellik geaktiveer het. "Welkom by ons toevlugsoord," het sy aangekondig en die ligte aangeskakel. "Dis nie so liek soos jou woonstel nie, Jan, maar ek waarborg dis veilig." Lientjie het die ruimte met kinderlike nuuskierigheid verken, iets wat Jan selde by haar gesien het. "Kan ek in die kamer met die see-uitsig bly?" het sy gevra in opregte entoesiasme wat vir die eerste keer haar stem gekleur het. "Natuurlik kan jy," het Anja geglimlag en haar na 'n klein kamer met groot vensters wat na die oseaan kyk gelei. "Môre met sonsopkoms sal jy dolfyne sien as jy gelukkig is." Terwyl Lientjie haar paar besittings georganiseer het, hoofsaaklik boeke en 'n paar dokumente wat sy godsdienstig in haar rugsak gehou het, het Jan en Anja op die stoep gesels. "Ek het met Renate Smit van die ontwikkelingsspan gepraat," het Jan ingelig. Sy het bevestig dat sy gedeeltelik van die skema geweet het, maar bang was om te praat. Dis sy wat die anonieme boodskap oor die watervalleer gestuur het. "Ek het vermoed dit kon sy wees," het Anja opgemerk en vir haarself 'n glas wyn geskink. Liede het haar soms genoem as iemand betroubaar. Sy werk nou saam met die ondersoek. En nog belangriker, sy help om die maatskappy aan die gang te hou terwyl ek weg is.
Anja het haar broer se moe gesig bestudeer. Jan, besef jy dat selfs wanneer dit alles verby is, tegnologie sal nooit weer dieselfde sal wees nie. Die maatskappy se reputasie is gekompromiteer. Jan het diep gesig. Ek weet. Ons staar nie net 'n leierskapskrisis in die gesig nie, maar 'n eksistensiële krisis. 3 van die 4 stigters betrokke by 'n massiewe kriminele skema. Die beleggers is in paniek, die kliënte wantrouig, die werknemers gedisoriënteerd. Wat is jou plan? Ek werk nog daaraan. Maar ek weet dit moet begin met absolute deursigtigheid. Alles onthul, institusionele verantwoordelikheid aanvaar, selfs al was ek persoonlik nie betrokke nie. Dapper, het Anja opgemerk. Die meeste ek besou probeer om hulself so ver moontlik te distansieer. Dit sou nie regverdig wees teenoor die eerlike werknemers wat gehelp het om die maatskappy te bou nie. Ook nie teenoor mense soos Liede, wat alles verloor het in 'n poging om die regte ding te doen nie. Die stilte wat gevolg het, is slegs gevul deur die geluid van die golwe wat op die strand onder hulle gebreek het. Uiteindelik het Anja die vraag wat tussen hulle gehang het, verwoord. En wat van Lientjie? Wat gaan van haar word as dit alles verby is? Jan het deur die glasdeur na binne die huis gekyk, waar die meisie reeds op haar bed aan die slaap geraak het, steeds 'n boek oor gevorderde wiskunde vasgehou. Haar gesig, vir die eerste keer sedert hy haar ontmoet het werklik vreedsaam gelyk. Ek weet nie presies nie, het hy erken. Haar ouma is duidelik nie in staat om behoorlik na haar om te sien nie. Die tante is in Nederland en lyk huiwerig om terug te keer. Oorweeg jy? Anja het die vraag in die lug laat hang. Aanneming. Ja, ek dink daaraan. Jan het na sy suster gekyk. Klink dit mal? Ek ken haar skaars. Anja het saggies geglimlag. Eintlik maak dit perfekte sin. Julle het 'n diep trauma gedeel. Sy het jou lewe en jou reputasie gered. Jy wil haar beskerm en haar die kinderjare gee wat sy verdien. Dit klink vir my na die begin van 'n familie. Maar ek is 'n ongetroude man van 32 wat een van die land se grootste tegnologiemaatskappye bestuur het. Watter soort pa sou ek wees? Die soort wat diep omgee, het Anja eenvoudig geantwoord. Die res leer 'n mens met tyd. Jan het oor sy suster se woorde nagedink terwyl hy na Lientjie se klein slapende gestalte gekyk het. In minder as 48 uur het daardie buitengewone kind sy lewe heeltemal verander. Sy het 'n sameswering blootgelê, 'n kriminele skema ontrafel en op een of ander manier 'n leemte gevul wat Jan nie eens geweet het bestaan nie. Ek sal daaroor dink, het hy uiteindelik geantwoord. Maar eers moet ons seker maak sy is veilig. Dat ons almal is. Anja het geknik en nog wyn geskink. Môre sal die valke die arrestasies uitvoer. Anneliese, Leon en Marius word reeds vir ondervraging aangehou, maar die ander medepligtiges is nog vry. Wie anders is betrokke? Minstens 2 federale regters, 'n aanklaer, 3 hoëprofiel politici en verskeie sakemanne wat aan die geldwasery skema gekoppel is. Anja het 'n slukkie wyn geneem. Dit gaan die grootste korporatiewe skandaal van die jaar wees. Jan het weer die gewig van die situasie gevoel. En dit alles het reg onder my neus gebeur. Moenie jouself blameer nie, het Anja ferm gesê. Hulle was gesofistikeerd, versigtig en, nog belangriker, mense op wie jy implisiet vertrou het. Vertroue is 'n swakheid wat uitgebuit word deur diegene sonder skrupules, nie deur diegene wat dit bied nie. 'n Sagte gekreun uit die kamer het die gesprek onderbreek. Lientjie het nog 'n nagmerrie gehad. Jan het vinnig opgestaan en na haar gegaan. Dis alles reg, het hy gefluister en op die rand van die bed gaan sit. Jy is veilig hier. Die meisie se oë het oopgegaan, vir 'n oomblik gedisoriënteerd. Meneer van der Merwe. Ek is hier. Dit was net 'n slegte droom. Lientjie het diep asemhaal en gekalmeer. Ek het gedroom hulle het ons gekry. Dat hulle die rugsak met die bewyse geneem het. Niemand sal ons hier kry nie, het Jan verseker. En al die bewyse is reeds by die valke. Jy het dit reg gekry, Lientjie. Jy het dit regtig reg gekry. Die meisie het sy gesig in die skemer bestudeer, asof sy na tekens soek dat hy haar net probeer kalmeer. Gaan hulle regtig almal gearresteer word? Almal van hulle? Ja. Môreoggend. Die operasie is reeds georganiseer. Jan het saggies haar hand vasgehou. Danksy jou het die waarheid uiteindelik aan die lig gekom.
Lientjie het geknik, blykbaar tevrede met die antwoord. Mamma sou trots gewees het sy gemompel, haar oë het weer begin toeval. Ek is seker daarvan, het Jan saggies geantwoord. Meer as wat jy kan dink. Hy het daar gebly totdat Lientjie weer aan die slaap geraak het, haar klein vingers steeds met syne vervleg. Dit was van haar, het Jan gedink, dat die waarheid gekom het wat niemand wou hoor nie. Van 'n kind wat niks gehad het om te wen nie en alles om te verloor. Die oggend in Hermanus het 'n skouspel van kleure gebring wat slegs die ontmoeting van die son met die see kan produseer. Jan, wat min geslaap het die sonsopkoms vanaf die stoep met 'n sterk koppie koffie in sy hande aanskou. Die rustigheid van die plek het skerp gekontrasteer met die orkaan wat sekerlik op die vasteland aan die gang was, waar die valke op daardie oomblik die operasie genaamd Waterval uitgevoer het. Direkte verwysing na die naam van die leer wat die hele skema blootgelê het. Dolfyne. Lientjie se opgewonde stem het sy gedagtes verbreek. Die meisie het na die stoep gehardloop, nog in haar pyjamas en opgewonde na die see gewys. Anja was reg. Daar is dolfyne. Jan het geglimlag en gewys waar sy moes kyk. 'n Klein groepie stompneusdolfyne het naby die kus gespeel. Hul grys liggame het in die oggendson geglinster terwyl hulle grasies oor die golwe gespring het. Ek het nog nooit regte dolfyne gesien nie, het Lientjie opgemerk. Haar oë het geskitter met 'n suiwer kinderlike entoesiasme, iets so skaars om by haar te sien dat dit Jan se hart verwarm het. Hulle kom gereeld hier, het Anja verduidelik en by hulle op die stoep aangesluit met haar eie koppie koffie. Dis hoekom ek hierdie huis gekies het. Die natuur het 'n kalmerende effek wat geen terapeut kan naboots nie. Die drie het vir 'n paar minute in stilte gestaan en die natuurskouspel aanskou. Lientjie het vir 'n oomblik van al haar bekommernisse vergeet, verdiep in die eenvoudige skoonheid van die oomblik. Jan het 'n geestelike nota gemaak, om meer sulke oomblikke vir haar te skep, ongeag wat die toekoms inhou. Anja se selfoon het diskreet gevibreer. Sy het dit nagegaan, haar professionele gesig het onmiddellik teruggekeer. Die operasie het begin, het sy aangekondig. Hulle het spanne na 27 adresse gelyktydig in Kaapstad, Johannesburg en Pretoria gestuur. Jan het geknik en 'n komplekse mengsel van emosies gevoel. Verligting om te weet dat geregtigheid geskied, hartseer oor die verraad van mense wat hy as familie beskou het, bekommernis oor die toekoms van die maatskappy en sy duisende eerlike werknemers. Hoe lank voor ons konkrete nuus kry, het hy gevra en probeer om sy stem kalm te hou om Lientjie, wat nou daarop gekonsentreer het om die dolfyne met 'n weggooibare kamera wat Anja haar gegee het, af te neem, nie te ontstel nie. Waarskynlik 'n paar uur. Operasies van hierdie omvang is kompleks. Maar Speurwer Botha het beloof om my op hoogte te hou sodra hulle die hoofteikens in aanhouding het. Na 'n eenvoudige ontbyt op die stoep, brood, vrugte en vars sap, het Anja 'n wandeling op die strand voorgestel. Om hier te sit en na die telefoon te staar, sal nie die tyd vinniger laat verbygaan nie, het sy geargumenteer. Buitendien moet Lientjie die oseaan behoorlik leer ken. Die strand naby die huis was feitelik verlate, 'n voordeel daarvan om buite die toeristeseisoen te wees. Lientjie, wat nog nooit tevore op sand getrap het nie, was aanvanklik versigtig, toe absoluut betower. Sy het gou kaalvoet begin hardloop, die gevoel van die sand tussen haar tone en die seewater wat haar enkels lek, ervaar. Pas op vir die seestroom, het Jan gewaarsku en haar met 'n glimlag dopgehou. Dit was verfrissend om haar blote kind te sien wees, ver van die volwasse bekommernisse wat sy so lank gedra het. Sy is ongelooflik, is sy nie, het Anja opgemerk en langs haar broer gestap. Sy het dinge verduur wat die meeste volwassenes sou breek, en tog, kyk na haar, in staat om vreugde in die eenvoudigste dinge te vind. Die veerkragtigheid van 'n kind is iets buitengewoons, het Jan saamgestem. Maar ek is bekommerd oor hoe vinnig sy moes groot word. 7 jaar oud en sy weet reeds meer oor korporatiewe bedrog en geldwasery skemas as die meeste rekenmeesters. Kinders is aanpasbaar, het Anja geantwoord. Met die regte omgewing en voldoende ondersteuning kan sy 'n deel van die kinderjare wat sy verloor het, herwin. Nie heeltemal nie, natuurlik. Sommige ervarings laat permanente merke. Maar sy kan 'n normale, gelukkige lewe hê. As daar so iets soos normaal is na dit alles. Lientjie het na hulle teruggehardloop en 'n perfek bewaarde skulp vasgehou. Kyk wat ek gekry het. Dis 'n Tonna galea, 'n soort gastropode weekdier van die Tonidae familie. Jan het sy wenkbroue gelig. Hoe weet jy dit? Ek het dit in 'n boek oor mariene biologie in die openbare biblioteek gelees, het sy terloops verduidelik.
Ek het soontoe gegaan wanneer ek moes wegkruip. Biblioteke is wonderlike wegkruipplekke, niemand plaas stil kinders wat lees nie. Weereens het Jan daardie steek van hartseer gevoel toe hy hom voorstel hoe Lientjie alleen deur Kaapstad dwaal, skuiling soek tussen boekrakke terwyl sy van gevaarlike mense vlug. Anja se telefoon het gelei. Sy het 'n paar tree weggestap om te antwoord. Haar gesig het vinnig die gekonsentreerde uitdrukking aangeneem wat Jan goed geken het van haar dae in die valke. Lientjie, wat die verandering in atmosfeer opgemerk het nader aan Jan gekom. Is dit nuus van die operasie, het sy gevra, skielik weer ernstig. Waarskynlik, het Jan geantwoord en Anja dopgehou terwyl sy gebaar en praat. Toe Anja terugkom, was haar gelaat minder gespanne as wat Jan verwag het. Goeie nuus, meestal. Die operasie verloop soos beplan. Van die 27 teikens is 23 reeds sonder voorval aangehou. Anneliese, Leon en Marius is formeel gearresteer en sal aangekla word van verskeie misdade, korporatiewe bedrog, geldwasery, sameswering, vervalsing van dokumente. En die 4 wat ontbreek, het Jan gevra. Anja het gehuiwer en kort na Lientjie gekyk. 2 was buite die land en is reeds op Interpol se lys geplaas. 'n Federale regter beroep hom op die Hooggeregshof en voer jurisdiksie voorreg aan. En die 4de. Sy het betekenisvol stil gebly. Die 4de het Jan aangedring. Eduard Meyer. Jan het sy voorkop gefrons. Die naam is nie vir my bekend nie. Hy was Anneliese se hoofkontak buite tegnologiesa. Die finansier wat gehelp het om die buitelandse rekeninge te struktureer. Blykbaar is hy op een of ander manier gewaarsku en het gevlug voordat die operasie begin het. Lientjie, wat aandagtig geluister het ingegryp, daardie naam was in die dokumente wat mamma versamel het. Hy het die tegnologiese kantoor verskeie kere besoek, altyd in privaat vergaderings met Anneliese en Leon. Anja het geknik. Hulle deursoek al sy moontlike wegkruipplekke, maar die man is slim en het hulpbronne. Dit kan tyd neem om hom te vind. Verteenwoordig dit enige gevaar vir ons, het Jan gevra en instinktief sy hand op Lientjie se skouer geplaas. Potensieel, het Anja erken. Meyer het baie om te verloor en volgens die eerste ondervragings was hy een van die gevaarlikste elemente van die skema. Anneliese het genoem dat hy spesiale kontakte sou hê om probleme permanent op te los. Lientjie het die skulp teen haar bors vasgedruk, haar kort oomblik van kinderlike sorgeloosheid heeltemal verdwyn. Weet hy van my? Anja het gehuiwer. Ons weet nie met sekerheid hoeveel hy ingelig is oor die onlangse gebeure nie. Uit voorsorg sal ons aanneem dat hy weet. Jan het 'n rilling gevoel. Ons moet die sekuriteit verhoog. Ek het reeds gereël, het Anja verseker. Speurder Botta stuur 2 betroubare agente om ons beskerming te versterk. Hulle sal vanmiddag aankom. Intussen sal ons 'n lae profiel handhaaf en waaksaam bly. Hulle het in stilte na die huis teruggekeer, die ligte atmosfeer van die oggend vervang deur 'n tasbare spanning. Lientjie, het Jan opgemerk, het haar waaksame houding heeltemal hervat, wakende oë, versigtige tree, altyd naby die volwassenes. Die transformasie terug na die klein volwassene was so sigbaar dat dit pynlik was om te aanskou. By die huis het Anja onmiddellik al die ingange nagegaan en die sekuriteitstelsel versterk terwyl Jan 'n eenvoudige middagete voorberei het. Lientjie het by die kombuistafel gesit en deur een van haar boeke geblaai, maar Jan kon sien sy lees nie regtig nie. Haar oë het gereeld na die vensters en deure afgedwaal. Ek dink ons moet 'n kode skep, het sy skielik voorgestel. 'n Kode, het Jan gevra en die voorbereiding van die ete onderbreek. Soos mamma en Anja gedoen het, 'n stelsel om te verifieer of ons veilig is sonder om moontlike bedreigings te waarsku. Lientjie het die boek toegemaak en heeltemal in die strateeg-modus gegaan wat Jan al begin herken het. Iets eenvoudig, maar wat net ons sou verstaan. Anja, wat pas na die kombuis teruggekeer het goedkeurend geknik. Dis 'n uitstekende idee, Lientjie. In veldoperasies het ons altyd kodes vir veiligheidskommunikasie gebruik. Die volgende paar uur is nie net aan die wag vir nuus gewy nie, maar ook aan die uitwerk van 'n klein stelsel van kodes en veiligheidsprosedures. Lientjie het verrassend vaardig in hierdie proses geblyk te wees en het gesofistikeerde tegnieke voorgestel wat sy, volgens haar, in spionasieboeke geleer het. As iemand vra oor 'n resep vir lemoenkoek, beteken dit daar is gevaar, het sy ernstig verduidelik. En as ek sê ek het in my blou boek vergeet, beteken dit ek het iemand verdags gesien.
Jan het met 'n mengsel van bewondering en hartseer toegekyk hoe daardie kind haar vrees in konstruktiewe aksie omskep. In plaas daarvan om verlam te word, het sy stelsels en oplossings geskep en buitengewone veerkragtigheid gesmee in die moeilikste omstandighede. Die middag, soos beloof, het 2 agente van die valke aangekom, 'n man en 'n vrou, albei in burgerlike klere, wat hulself as Rian en Clara voorgestel het. Hulle was betroubare kollegas van Anja, spesialiste in getuiebeskerming. Hulle het hulself diskreet in die aangrensende gastehuis gevestig en 'n onsigbare, maar effektiewe sekuriteitsperimeter rondom die hoofeiendom geskep. Jan het 'n oproep ontvang van Renate Smit, die ontwikkelaar wat tydelik die bestuur van Tegnologisa oorgeneem het. Die maatskappy was in beroering soos verwag, maar die werknemers het met verrassende lojaliteit gereageer na 'n interne kommunieke wat die situasie verduidelik het. Baie het vermoed dat iets vreemds aan die gang was, het Renate verduidelik. Veral nadat Lise wel, jy weet. Daar was 'n klimaat van vrees in die maatskappy wat niemand kon benoem nie. Hoe gaan dit met die beleggers, het Jan gevra, bekommerd oor die langtermyn finansiële lewensvatbaarheid van die maatskappy. Bang, maar nie in paniek nie. Die feit dat jy vrygespreek is en aktief met die owerhede saamwerk, het baie gehelp. Dit help ook dat die bedrog nie die maatskappy se produkte of dienste direk beïnvloed het nie. Die tegnologie bly solied, die kliënte bly tevrede. Dit was 'n klein verligting te midde van die chaos. Tegnologisa kon oorleef, al was dit verander. Die nag het oor Hermanus geval en 'n oënskynlike rustigheid saamgebring. Lientjie, uitgeput deur die emosioneel intense dag, het vroeg aan die slaap geraak, steeds haar kosbare skulp wat sy op die strand gevind het, vasgehou. Anja, Jan en die 2 agente het beurte gemaak om wag te staan, meer uit voorsorg as weens enige konkrete bedreiging. Dit was net na middernag toe die stille alarm van die sekuriteitstelsel afgegaan het, 'n diskrete kennisgewing op Anja se selfoon wat beweging naby die eiendom aangedui het. Dit kan net 'n dier wees, het Rian voorgestel, reeds met sy wapen in die hand. Maar kom ons gaan kyk. Anja het vinnig na Lientjie se kamer beweeg, terwyl Jan, volgens die voorheen vasgestelde protokol, homself strategies in die sitkamer geposisioneer het met 'n uitsig oor die hoofingange. Clara, die vroulike agent, het na die agterkant van die huis gegaan en 'n verdedigingsperimeter opgestel. Gespanne minute het verbygegaan. Rian, nadat hy die buiteperimeter versigtig nagegaan het met 'n ernstige uitdrukking teruggekeer. Daar was iemand, het hy in 'n lae stem bevestig. Ek het onlangs 'n voetspore in die plantegroei gevind. Professioneel versigtig om nie ooglopende spore te laat nie, maar gister se reën het die grond sag genoeg gemaak om hul teenwoordigheid te openbaar. Hoeveel, het Anja gevra, ook met haar wapen in die hand. Minstens 2, moontlik 3. Hulle was besig met verkenning, nie 'n direkte aanval nie. Jan het gevoel hoe sy hart vinniger klop. Hulle weet ons is hier. Dit lyk so, het Rian saamgestem. Maar nou weet ons dat hulle weet. Dit gee ons 'n taktiese voordeel. Lientjie by die sitkamerdeur verskyn, haar oë groot van vrees. Ten spyte van Anja se pogings om haar in die kamer te hou, het die meisie die beweging opgemerk. Hulle het ons gekry, is dit nie, het sy gevra, haar stem klein maar ferm. Jan het nader gekom en gekniel om op haar hoogte te wees. Dit mag wees. Maar ons is voorbereid en beskerm. Anja, Rian en Clara is die beste in wat hulle doen. Lientjie het geknik en die inligting met daardie ontstellende volwassenheid verwerk. Wat doen ons nou? Anja, wat in 'n lae stem met die ander agente beraadslaag het nader gekom. Ons verander van ligging. Ons het 'n noodplan juis vir hierdie situasie. Waarheen gaan ons, het Jan gevra. 'n Veilige huis van die valke in Pringlebaai, het Anja geantwoord. Minder geïsoleerd as hier, wat teenstrydig lyk, maar dit beteken meer potensiële getuies en minder geleenthede vir 'n diskrete benadering. Wanneer vertrek ons? Dadelik. Neem net die noodsaaklikste. Ons het 5 minute. Die doeltreffendheid waarmee almal gemobiliseer het, was indrukwekkend. Lientjie, wat reeds haar rugsak altyd gereed gehou het vir vinnige ontsnappings, was binne sekondes gereed. Jan het belangrike dokumente en 'n minimum klere bymekaar gemaak. Anja en die agente het die ontruiming met militêre presisie georganiseer. Ons gaan in 2 motors, het Rian verduidelik terwyl hulle na die motorhuis aan die agterkant van die eiendom gestap het. Anja en Lientjie in die eerste een met Clara. Jan en ek sal as ondersteuning volg op 'n effens ander roete.
Ons sal by die aangewese punt in Pringlebaai ontmoet. Lientjie het met duidelike bekommernis na Jan gekyk. Om te skei, selfs vir 'n kort rukkie, het haar duidelik bang gemaak. Alles sal reg wees, het hy verseker en weer voor haar gekniel. Dis net 'n voorsorgmaatreël. Ek sal die hele tyd reg agter julle wees. Beloof jy, het sy gevra, haar stem het effens gebewe, 'n seldsame oomblik waar haar fasade van moed plek gemaak het vir die opregte vrees van 'n kind. Ek beloof, het Jan plegtig geantwoord. Ek sal jou nooit weer iets alleen laat trotseer nie, Lientjie. Nooit weer nie. Die meisie het hom vinnig omhels, die eerste werklik spontane fisiese kontak wat sy geïnisieer het. Jan het die broosheid van haar klein liggaam teen syne gevoel, en 'n woeste vasberadenheid het binne hom ontstaan, niks of niemand sou Lientjie weer seermaak nie. Nie terwyl hy geleef het nie. Die twee motors het stilweg vertrek, ligte af totdat hulle die hoofpad bereik het. Die plan was om die naaste veerboot na die vasteland te neem, maar Anja het gewaarsku dat dit die kwesbaarste deel van die reis sou wees, die oomblik wanneer hulle die meeste blootgestel sou wees. Terwyl hy die eerste motor op 'n veilige afstand gevolg het, kon Jan nie anders as om te dink hoe sy lewe in net 3 dae heeltemal verander het nie. Van gerespekteerde ek tot beskuldigde van bedrog, van beskuldigde tot slagoffer van sameswering, van ongetroude man gefokus op sy loopbaan tot beskermer van 'n buitengewone kind wat alles gewaag het om hom te red. En nou was hulle besig om in die middel van die nag te vlug, agtervolg deur gevaarlike skaduwees wat gekoppel was aan 'n kriminele skema wat veel verder gestrek het as wat enige van hulle aanvanklik gedink het. Die motor voor hulle het stadiger gery toe dit die veerboot nader. Jan en Rian het afstand gehou en aandagtig dopgehou. Alles het normaal gelyk, net 'n paar motors wat gewag het om oor te steek, slaperige werknemers wat kaartjies nagaan, die tipiese stilte van 'n nagtelike oortog buite seisoen. Lyk skoon, het Rian opgemerk en met geoefende oë gekyk. Maar bly op jou hoede. Meyer is gesofistikeerd. As hy geweet het waar ons was, kan hy mense op die vasteland hê wat wag. Jan het geknik en die gewig gevoel van die wapen wat Anja daarop aangedring het dat hy saamdra. Hy was nooit 'n man van geweld nie, sy stryd was altyd op die gebied van idees en innovasies. Maar nou, met Lientjie se lewe moontlik in gevaar, het hy 'n vermoë in homself ontdek vir aksies wat hy nooit gedink het moontlik was nie. Die eerste motor het op die veerboot gery. Minute later het Jan en Rian dieselfde gedoen en hulself strategies geposisioneer om Anja se voertuig in sig te hou. Lientjie het hulle deur die agterry dopgehou, haar klein handjie teen die glas gedruk in 'n stille gebaar van verbintenis. Die oortog het onder 'n sterhemel begin, die kalm see het die sekelmaan weerkaats. 'n serene skoonheid wat skerp gekontrasteer het met die spanning wat almal gevoel het. Jan het Lientjie se gebaar beantwoord en sy eie hand teen die venster gedruk in reaksie. Ons sal dit regkry, het hy vir homself gemompel. Ons sal dit saam wen. 6 maande het verloop sedert daardie gespanne nag op die veerboot tussen Hermanus en die vasteland. Die herfs het in Kaapstad aangebreek en daardie kenmerkende verandering in die lug saamgebring, nie so duidelik soos in die suidelike streke van die land nie, maar merkbaar vir diegene wat aandag gegee het, 'n effense daling in temperatuur, geleidelik korter dae en 'n ander kwaliteit in die lig van die ondergaande son. Jan het die stad vanaf die ruimteras van sy nuwe woonstel dopgehou. Nie so leek soos die vorige een nie, maar oneindig meer huislik. Die mure, voorheen monochroom en minimalisties, het nou kleurvolle skilderye vertoon, sommige deur Lientjie gemaak, ander saam gekies in kunsgalerye oor naweke. Daar was plante in strategiese potte, kussings van lewendige kleure op die bank, en boeke, baie boeke, wat die rakke gevul het wat voorheen net ontwerpvoorwerpe gehuisves het. 'n Huis. Nie net 'n plek om te slaap tussen dae van intense werk nie, maar 'n ware tuiste. Gereed vir vandag, het Anja gevra en by hom op die terras aangesluit met 'n koppie koffie. Jan het diep asemhaal. Soveel as wat ek kan wees. 6 maande tevore, toe hulle by die veilige huis in Pringlebaai aankom na die gespanne veerbootoortog, het hulle ontdek dat hul nagtelike vlug voorsienig was. Minute na hul vertrek het gewapende mans die huis in Hermanus binnengedring, vasgevang op die sekuriteitskameras wat Anja strategies aan die gang gelaat het. Die gesig van Eduard Meyer, die voortvlugtige finansier, was duidelik sigbaar onder hulle. Die bewys was genoeg om die jag te verskerp. 3 dae later, in 'n gesamentlike operasie van die Valke en Interpol, is Meyer gevang terwyl hy probeer het om op 'n vlug na Dubai te klim met vals dokumente by die Kaapstad Internasionale Lughawe.
Met sy inhegtenisneming is die laaste groot bedreiging vir Lientjie se getuienis geneutraliseer. Maar uit voorsorg het hulle nog 2 weke onder beskerming gebly, totdat die nasionale vervolgingsgesag al die aanklagte geformaliseer het en die beskuldigdes na maksimum sekuriteitstronke oorgeplaas is, wat enige moontlikheid van wraakbevele uitgeskakel het. Operasie Waterval, soos dit in die pers bekend geword het veel breër geblyk te wees as wat aanvanklik vermoed is. Benewens die verduistering van fondse van Tegnologisa en die stigting Nuwe Môre, het die skema geldwasery vir korrupte politici, die wegsteek van bates vir sakemanne onder ondersoek, en selfs die kanalisering van fondse vir onwettige verkiesingsveldtogte behels. Anneliese de Villiers, Leon Joubert, Marius Pinaar en Eduard Meyer was slegs die eerste van dosyne arrestasies wat gevolg het. Die saak het 'n mylpaal geword in die geskiedenis van die stryd teen korporatiewe korrupsie in Suid-Afrika, veral vanweë die buitengewone rol van Lientjie, die 'n klein speurder, soos die pers haar met respek gedoop het, terwyl haar identiteit beskerm is omdat sy minderjarig was. Lientjie is amper gereed, het Anja opgemerk en Jan se gedagtes onderbreek. Sy lyk senuweeagtiger as jy. Jan het effens geglimlag. Sy het alle reg om te wees. Vandag is 'n groot dag vir ons almal. Binne die woonstel het Lientjie haar klein rugsak noukeurig georganiseer, nie meer die verslete een wat sy maande lank as 'n vlugteling gedra het nie, maar 'n nuwe, kleurvolle een met afdrukke van sterrebeelde. Tog het Jan opgemerk dat sy die ou een in haar kas geberg het, nie in staat om heeltemal van daardie simbool van haar reis ontslae te raak nie. Die meisie, nou pas 8 jaar oud, het die afgelope maande merkwaardig geblom. Die kringe van bekommernis het verdwyn, vervang deur 'n gesonde gloed. Haar klein lyfie het gepaste gewig opgetel danksy gereelde en voedsame maaltye. Nog belangriker, haar glimlag, voorheen so skaars, het gereeld geword, veral wanneer sy verdiep was in haar passies, wiskunde, sterrekunde en, meer onlangs, klavier. Goeiemôre, het sy gegroet en uit die kamer gekom, geklee in 'n elegante donkerblou uitrusting wat hulle spesiaal vir die geleentheid gekies het. Haar hare, voorheen deurmekaar, het nou in goed versorgde golwe tot op haar skouers geval. Is ek aanvaarbaar vir die hof? Jan het 'n benoudheid in sy hart gevoel. Selfs in die ligste oomblikke het Lientjie se woordeskat dikwels haar buitengewone ervarings geopenbaar. Hoeveel 8-jariges was bekommerd daaroor om aanvaarbaar vir die hof te wees? Jy lyk perfek, het hy geantwoord en geglimlag. Gereed vir ontbyt. Ek het daardie blou besie pannekoek gemaak waarvan jy hou. Lientjie het entoesiasties geknik. Dit was een van die mees lonende transformasies vir Jan, om te sien hoe sy geleidelik geleer het om sorg en klein bederfies te aanvaar, om haarself toe te laat om bloot 'n kind te wees. Terwyl hulle geëet het, het Anja die prosedures vir daardie dag se verhoor nagegaan. Dit sal 'n geslote sessie wees, net die regter, die noodsaaklike prokureurs, maatskaplike werkers en ons. Geen pers, geen publiek nie. En gaan hulle my baie vrae vra, het Lientjie gevra in skadu van angs wat oor haar gesig gaan. Sommige, het Anja eerlik geantwoord. Maar regter Barnard is bekend vir sy sensitiwiteit in sake wat kinders betrek. Hy sal die proses so gemaklik moontlik vir jou maak. Jan het Lientjie se klein handjie oor die tafel gevat. En ons sal die hele tyd daar wees. As jy op enige oomblik ongemaklik voel, sê net. Die meisie het geknik en diep asem gehaal op die manier wat sy geleer het in sessies met Claudia Basson, die kinderpsigoloog wat haar weekliks gesien het sedert hulle in die nuwe roetine gevestig het. Die hof was verrassend stil toe hulle aankom, die gevolg van die spesiale geheimhoudingsmaatreëls wat ingestel is om Lientjie te beskerm. Hulle is deur sy ingang direk na die kamer geneem waar die verhoor sou plaasvind. Regter Hendrik Barnard, 'n middeljarige man met vriendelike oë agter 'n diskrete raambril, het reeds op hulle gewag, saam met 'n klein regspan en 2 maatskaplike werkers. Goeiemôre almal, het die regter gegroet met spesiale aandag aan Lientjie. Dankie dat julle gekom het. Ek weet hierdie proses was lank en soms moeilik, maar ons kom nou amper aan die einde. Lientjie het regop in haar stoel gesit en daardie waardige houding aangeneem wat Jan altyd beïndruk het, asof 'n veel ouer gees in daardie klein liggaam gewoon het. Voordat ons met die formaliteite voortgaan, het die regter voortgegaan, wil ek graag my persoonlike bewondering vir jou uitspreek, Lientjie. Ek het die hele saak gelees, al die verklaringe. Wat jy gedoen het, die moed wat jy getoon het, is eenvoudig buitengewoon. Die meisie het effens gebloos. Dankie, u edele. Maar ek het net gedoen wat reg was. 'n Opregte glimlag het die landdros se gesig verlig.
En dit is presies die waardevolste les wat jou saak ons leer. Soms vereis dit buitengewone moed om te doen wat reg is. Die verhoor het met verrassende gladheid verloop. Die regter het sy belofte nagekom om die proses vir Lientjie gemaklik te maak, terwyl hy steeds aan al die nodige wetlike vereistes voldoen het. Die vraag was direk maar sag wat Lientjie toegelaat het om haar reis te verduidelik sonder om die traumas onnodig te herleef. Toe hulle by die sentrale kwessie kom, Jan se formele aansoek om toesig oor Lientjie, het die regter die verslae van die maatskaplike werkers, die sielkundige menings en die evaluasies van die huislike omgewing noukeurig nagegaan. Lientjie het die regter direk gevra, verstaan jy ten volle wat vandag gebeur? Wat dit beteken dat meneer Van der Merwe jou wettige voog word? Ja, u edele, het sy sonder huiwering geantwoord. Dit beteken hy sal wettiglik vir my verantwoordelik wees totdat ek 18 word. Hy sal besluite neem oor my opvoeding, gesondheid en welstand, altyd met inagneming van wat die beste vir my is. En is dit iets wat jy wil hê? Lientjie het na Jan gekyk, 'n klein glimlaggie wat op haar lippe vorm. Meer as enigiets. Meneer Van der Merwe, Jan, het vir my gesorg toe ek niemand anders gehad het nie. Hy het my nie net 'n veilige tuiste gebied nie, maar ook begrip en respek. Hy probeer my nooit my ma laat vergeet nie, inteendeel, hy help my om haar nagedagtenis te bewaar en haar nalatenskap te eer. Jan het gevoel hoe trane in sy oë vorm. Lientjie het selde so openlik oor haar gevoelens gepraat. En jou ouma, het die regter saggies gevra. Ek verstaan sy ontvang steeds gespesialiseerde behandeling. Ja, u edele. Jan het die beste sorgkliniek vir Alzheimer in die land gevind. Ek besoek haar 2 keer per week. Alhoewel sy my selde herken, sê die dokters my teenwoordigheid is voordelig vir haar emosionele welstand. Die regter het geknik, duidelik beïndruk met die volwassenheid van die antwoord. Hy het toe na Jan gedraai. Meneer Van der Merwe, is u ten volle bewus van die verantwoordelikhede wat u sal aanvaar. Om 'n kind groot te maak, veral een wat traumatiese ervarings deurgemaak het, vereis buitengewone toewyding. Ek is u edele, het Jan met oortuiging geantwoord. In die afgelope 6 maande, terwyl ons op hierdie formele oomblik gewag het Lientjie en ek 'n roetine en 'n verhouding ontwikkel wat, glo ek, vir ons albei voordelig is. Ek het my professionele prioriteite heeltemal herorganiseer om kwaliteit tyd saam met haar te verseker. Ons is albei in gereelde sielkundige berading, sy met Claudia, 'n spesialis in kindertrauma, en ek met Driaan, wat op aannemingshouerskap fokus. Een van die maatskaplike werkers het bygevoeg, ek kan bevestig, u edele, dat ons tydens ons gereelde besoeke 'n buitengewoon gesonde en stabiele huislike omgewing waargeneem het. Meneer Van der Merwe het al die aanbevelings van ons span met merkwaardige ywer geïmplementeer. Na nog 'n paar vrae en verduidelikings het die regter uiteindelik sy beslissing aangekondig. Nadat ek al die dokumente, verslae en verklaringe nagegaan het, en veral die onmiskenbare positiewe band wat reeds tussen die aansoeker en die minderjarige gevestig is, in ag geneem het, staan ek die aansoek om permanente toesig oor Lientjie Nel aan my. Jan Van der Merwe toe. Hy het vir Lientjie geglimlag. Dit beteken amptelik dat jy 'n nuwe permanente tuiste het, jong dame. Die meisie kon nie die trane terughou wat sy dapper probeer het om gedurende die hele verhoor te keer nie. Dit was nie trane van hartseer nie, het Jan geweet, maar van diep verligting, die afsluiting van 'n hoofstuk van onsekerheid. Daar is nog een saak, het die regter voortgegaan. Ons het die aansoek om volle aanneming ontvang, wat 'n langer proses sal begin. Ek verstaan dit is breedvoerig tussen julle bespreek. Lientjie het geknik. Ja, u edele. Ek wil hê Jan moet my pa wees, nie net in my hart soos hy reeds is nie, maar ook wettiglik. Ek weet dit verminder nie wat my ma vir my was nie, niemand kan haar vervang nie. Maar ek glo sy sou bly gewees het om te weet ek het 'n nuwe familie gevind. Jan het nie meer sy trane teruggehou nie. Anja, gewoonlik so kalm, het ook diskreet haar oë afgevee. Baie goed, het die regter afgesluit. Ons sal begin met die proses van volle aanneming, wat in die komende maande afgehandel behoort te word, na die verpligte aanpassingsperiode, alhoewel dit in hierdie geval vir my na 'n blote formaliteit lyk, gegee die duidelike sukses van die reeds gevestigde samesyn. Toe hulle die hof verlaat, het die middagsom Kaapstad in goue skakerings gebaai. Anja het albei omhels voordat sy gegroet het, sy het 'n afspraak gehad met haar span by die Valke, waar sy 3 maande gelede amptelik teruggekeer het, nou as koördineerder van 'n spesiale anti-korrupsie taakmag wat direk deur die Waterval saak geïnspireer is.
So het Jan gevra terwyl hulle na die motor gestap het, wat wil jy doen om te vier? Enigiets wat jy wil. Lientjie het vir 'n oomblik gedink. Kan ons na die planetarium gaan? Daar is 'n nuwe uitstalling oor eksoplanete wat ek baie graag wil sien. Jan het geglimlag. Natuurlik sou Lientjie iets opvoedkundigs kies, selfs op 'n dag van viering. Planetarium sal dit wees. En daarna, miskien daardie roomyswinkel waarvan jy hou. Beslis. Vir die eerste keer daardie dag het Lientjie heeltemal ontspanne gelyk, net 'n 8-jarige kind opgewonde oor roomys en planete, nie 'n oorlewende van 'n komplekse korporatiewe sameswering nie. Jan. Ja. Dink jy tegnologies sal oorleef? Die vraag het oënskynlik uit die niet gekom, maar Jan het geweet Lientjie dink dikwels na oor die langtermyngevolge van die gebeure wat hulle deurgemaak het. Ek dink so, het hy eerlik geantwoord. Anders beslis. Kleiner, meer gefokus met baie duideliker waardes. Die nuwe raad is verbind tot absolute deursigtigheid. En die stigting Nuwe Môre vervul uiteindelik die missie waarvoor dit geskep is. Lientjie het tevrede geknik. Dis goed om te weet iets positiefs het hieruit gekom. Baie positiewe dinge het hieruit gekom, het Jan saggies reggestel. Die grootste korporatiewe korrupsieskema van die afgelope jare is ontbind. Tientalle witboortjie misdadigers is voor die gereg gebring. En nuwe wette oor korporatiewe bestuur word geïmplementeer gebaseer op die lesse wat uit die saak geleer is. Om nie te praat daarvan dat jy nie meer 18 uur per dag werk nie, het Lientjie met 'n skalkse glimlag bygevoeg. Jan het gelag. Dit ook. Ek het ontdek daar is dinge wat baie belangriker is as kwartaallikse balansstate en prestasieverslae. Soos eksoplanete en pistachio-roomys. Presies soos eksoplanete en pistachio-roomys. Terwyl hy deur die Kaapstadse verkeer gery het en Lientjie deur die Trispeel dopgehou het, opgewonde besig om 'n boek oor sterrekunde te lees wat sy altyd in haar rugsak gehou het Jan nagedink oor die buitengewone reis wat hulle verenig het. En ek ben skande en 'n getraumatiseerde kind, albei slagoffers van 'n uitgebreide sameswering, het in mekaar nie net verlossing gevind nie, maar 'n nuwe definisie van familie. Nie gebaseer op bloed nie, maar op bewuste keuse, op wederwysige respek, op 'n gedeelde verbintenis tot die waarheid bo alles. Die woonstel wat op hulle gewag het, was nie net 'n fisiese ruimte nie, maar 'n simbool van die lewe wat hulle saam gebou het, Jan wat leer om 'n pa te wees, Lientjie wat herontdek hoe om 'n kind te wees. 'n Lewe gekenmerk nie deur perfeksie nie, maar deur egtheid, nie deur die afwesigheid van uitdagings nie, maar deur die moed om dit saam die hoof te bied. Daardie aand, na die planetarium en die beloofde roomyswinkel, het Lientjie aan die slaap geraak met die stervormige hangertjie wat Jan haar as geskenk gegee het om die hofbeslissing te vier, binne-in 'n piepklein foto van Lisenel, wat verseker het dat die nagedagtenis van haar ma altyd naby haar hart sou wees. Jan het vir 'n paar oomblikke gestaan en kyk hoe sy slaap, verwonderd oor die vrede wat hy uiteindelik op haar gesig gevind het. Op die bedkassie tussen gevorderde wiskundeboeke en kinderverhale het die skulp gelê wat Lientjie daardie oggend in Hermanus gevind het, die Tonna Gallia wat sy met verrassende wetenskaplike presisie geïdentifiseer het. 'n Klein herinnering dat, selfs te midde van die grootste storms van die lewe, ons klein perfekte skoonhede kan vind wat die moeite werd is om te bewaar. En dat die waarheid, soos die water wat Lientjie so bewonder het, altyd sy pad na die oppervlak vind, maak nie saak hoeveel hindernisse dit probeer keer nie. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Lientjie en Jan het julle harte geraak. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende stories oor moed, waarheid en verlossing. Vind dit hier, deur aan die linkerkant te klik. As julle van hierdie vertelling gehou het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en 'n duimpie op die video te los nie. Elke dag bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe en die skoonheid van menslike koneksies verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit na julle kommentaar.